Miljoenair word steeds getuister deur die verlies van sy vrou en seun in 'n tragiese ongeluk. 2 jaar later, tydens 'n besoek aan 'n hospitaal, sien hy 'n seentjie wat identies is aan die seun wat hy geglo het hy begrawe het. Die skok is verpletterend, die onmoontlike lyk asof dit voor sy oë lewe kry. En toe die seentjie hom pappa noem, besef die man dat die noodlot hom 'n tweede kans gegee het wat hy nooit verdien het nie. Die wekker het om 5 uur die oggend gelei soos gewoonlik. Martinus van Wyk het sy arm uitgestrek en dit stilgemaak voordat die geluid Helena, wat diep langs hom geslaap het, kon wakker maak. Met berekende en stille bewegings, die resultaat van jare se oefening, het hy uit die koningroote bed gegly en na die hoofslaapkamer se badkamer gestap. Die Herehuis in Sandhurst, een van Johannesburg se mees eksklusiewe woonbuurte, was nog in stilte gehul. Terwyl die warm water van die stort oor sy gespanne skouers geval het, het Martinus reeds die dag se agenda in sy gedagtes georden, 'n vergadering met Japanese beleggers om 7 uur, 'n videokonferensie met die kantoor in Dubai om 9 uur, middagete met die burgemeester om 12 uur, en die middag 'n reeks besluite oor die Van Wyk groep se nuwe verkryging. Op 45-jarige ouderdom was Martinus die toonbeeld van sukses in Suid-Afrika se finansiële hoofstad. As seun van Nederlandse immigrante wat met 'n klein kruidenierswinkeltjie in Benone begin het, het hy die beskeie familiebesigheid omskep in 'n konglomeraat wat alles van eiendom tot tegnologie ingesluit het. Die tydskrif Forbes het hom onlangs onder die 50 rykste Suid-Afrikaners geplaas, met 'n beraamde nettowaarde van miljarde. Hy het met die marmertrappe afgestap, reeds geklee in een van sy onberispelike Italiaanse pakke. In die kombuis was Tannie Sunny, die huishoudster wat al meer as 'n dekade vir die gesin gewerk het, reeds besig om sy koffie voor te berei. "Goeiemôre, meneer Martinus. Sterk koffie, net soos meneer daarvan hou." "Dankie, Sunny. Is die seuns al wakker?" "Nog nie, meneer. Mevrou Helena het gesê hulle kan vandag 'n bietjie later slaap, aangesien die skool se opvoering eers om 9 uur begin." Martinus frons terwyl hy sy Rolex nagaan. "Opvoering? Watter opvoering?" Tannie Sunny het gehuiwer en weggekyk. "Die toneelstuk, meneer. Die tweeling tree vandag op. Gerhard is die verteller en Gideon speel die hoofrol. Mevrou Helena het genoem dat sy verlede week met meneer hieroor gepraat het." Martinus het sy hand deur die grys hare by sy slape gehaal en probeer onthou. Helena het inderdaad iets van 'n opvoering genoem, maar hy was in die middel van 'n belangrike oproep met Chinese beleggers en het net instemmend geknik sonder om aandag te gee. Natuurlik, die toneelstuk." Hy neem 'n sluk koffie en voel die bekende bitterheid. "Ongelukkig het ek vandag onvermydelike verpligtinge." "Meneer, as ek mag," het Tannie Sunny begin, met die bekendheid van iemand wat die tweeling sien groot word het, "die seuns is baie opgewonde. Hulle het weke lank geoefen. Gideon het selfs al Gerhard se reëls gememoriseer, vir ingeval sy broer senuweeagtig raak." Iets in die huishoudster se stemtoon het Martinus skuldig laat voel. Hy het weer na sy horlosie gekyk. Die vergadering met die Japanese was deurslaggewend om 'n 200 miljoen rand ooreenkoms te sluit. Die burgemeester wou die herlewing van 'n gebied in die middestad bespreek, 'n projek wat miljarde rand kontrakte vir sy maatskappye kon oplewer. "Ek sal sien wat ek kan doen, Sunny." Die geluid van haastige voetstappe het die gesprek onderbreek. Gideon en Gerhard, identiese 10-jarige tweelingseuns, het die kombuis ingehardloop, nog in hul slaapklere met deurmekaar breinhare. "Pappa," het hulle eensstemmig uitgeroep en gehardloop om hom te omhels. Selfs na 'n dekade was Martinus steeds verbaas oor die ooreenkoms tussen die twee. Net Helena en hy kon hulle met sekerheid onderskei. Gideon het 'n klein geboortemerk agter sy regteroor gehad en was effens meer spraaksaam as sy broer. Gerhard, aan die ander kant, was meer oplettend en het geneig om meer te dink voordat hy praat. "Kampioene." Martinus het deur die seun se hare gevryf. "Ek hoor julle het vandag 'n groot opvoering. Gaan pappa kyk?" Vra Gideon, sy oë blink van verwagting. Martinus het die gewig van daardie vraag gevoel. Hoeveel keer het hy al dieselfde hoop in sy seun se stemme gehoor, net om hulle later teleur te stel. "Ek probeer my skedule herrangskik." Hy het sy das losgemaak, wat skielik te styf gevoel het. "Ek het baie belangrike vergaderings vandag." Die glans in Gideon se oë het sigbaar verdof. Gerhard, meer terughoudend, het net geknik, asof hy reeds daardie antwoord verwag het. "Dis nie 'n probleem nie, pappa. Ons verstaan."
Gerhard het met 'n volwassenheid gepraat wat Martinus se hart laat pyn het. Ons sal dit opneem sodat pappa later kan kyk, het Gideon bygevoeg en 'n glimlag geforseer. Voordat Martinus kon antwoord, het Helena in die kombuisdeur verskyn. Selfs in haar kamerjas en met haar hare agterloosig vasgebind, het sy steeds die elegansie uitgestraal wat hom 15 jaar gelede bekoor het, toe hulle by 'n liefdadigheidsgeleentheid ontmoet het. Helena was destyds 'n pianis in die Johannesburgse Filharmoniese Orkees, en haar passie vir musiek en die lewe was 'n perfekte teenwig vir sy erns. Goeiemôre, familie. Haar glimlag het gewankel toe sy Martinus reeds formeel geklee sien. Gaan jy alweer vroeg uit? Ek het daardie vergadering met die Japannese, onthou jy? Hy het haar blik vir my en daarop gekonsentreer om sy koffie klaar te maak. Helena het byna onhoorbaar gesig. Seuns, eet julle ontbyt vinnig. Gaan dan boontoe om te stort en aan te trek. Die bestuurder sal oor 'n uur hier wees. Die tweeling het gehoorsaam en by die tafel gaan sit waar Tannie Sunny reeds graanvlokkies en vars vrugte bedien het. Helena het nader aan Martinus gestap en haar stem laat sak. Dit is belangrik vir hulle, Martinus. Jy het beloof jy sou hierdie keer gaan. Ek weet, maar hierdie vergadering het opgekom, daar kom altyd iets op. Haar toon was nie van woede nie, maar van moe berusting, wat selfs erger was. Jy mis die beste jare, weet jy. Verlede week was dit Gideon se rugbywedstryd, voor dit Gerhard se wiskunde toekenning. Helena, jy weet hoe my werk is. Ek bou 'n toekoms vir hulle. Hulle het 'n pa in die hede nodig, nie 'n ryk in die toekoms nie. Sy het saggies aan sy arm geraak. Hulle word so vinnig groot, Martinus. Binnekort is hulle tieners, dan gaan hulle universiteit toe, en hierdie oomblikke sal nooit weer terugkom nie. Martinus se selfoon het aanhoudend vibreer. Hy het die skerm nagegaan, Riaan, sy assistent, waarskynlik om hom aan die vergadering te herinner. Ek moet gaan. Hy het die laaste sluk koffie gedrink en opgestaan. Ek beloof ek sal probeer om vroeër weg te kom en by die skool in te loer. Helena het geknik, maar haar oë het gesê dat sy nie die belofte geglo het nie. Martinus het na sy seuns gestap en die bokant van hul koppe gesoen. Doen julle bes vandag, kampioene. Ek is seker julle sal die beste wees. Dankie, pappa, het Gideon met entoesiasme geantwoord. Ek gaan die beste seerowerkaptein wees wat die Eikelaan privaatskool nog ooit gesien het. En ek gaan so goed vertel dat selfs die skoolhoof sal huil. Het Gerhard bygevoeg. Dis die gees. Martinus het geglimlag en 'n steek van skuldgevoel gevoel. Sien julle later. Terwyl hy na die motorhuis gestap het waar sy Porsche Cayenne geparkeer was, het Martinus probeer om die ongemaklike gevoel wat Helena se woorde veroorsaak het, weg te stoot. Ja, hy was besig, maar dit was alles om te verseker dat die seuns die beste geleenthede in die lewe sou hê. Die verkeer in Johannesburg was reeds druk op daardie tyd van die oggend, selfs op die relatief kort rit tussen Sandhurst en sy kantoor in Sandton, die finansiële hart van die stad. Hy het die tyd wat hy tussen motors vasgesit het, gebruik om 'n paar oproepe deur die motor se Bluetooth-stelsel te maak. Goeiemôre, meneer Van Wyk. Riaan se stem het deur die luidsprekers geklink. Die Japannese beleggers het reeds hul teenwoordigheid bevestig. Al die dokumente is voorberei en die vergaderkamer is gereed. Meneer Tanaka het spesifiek gevra om die uitbreiding na die Wes-Kaap te bespreek. Uitstekend. En die materiaal vir die vergadering met die burgemeester. Dit is ook gereed. Ek het 'n aanbieding voorberei wat die sosiale voordele van die projek beklemtoon, soos meneer gevra het. Perfek. Martinus het vir 'n oomblik gehuiwer. Riaan, hoe laat is my laaste vergadering van die dag geskeduleer? Meneer het die videokonferensie met Dubai om 17:00, maar dit behoort teen ongeveer 18:30 klaar te wees. Martinus het 'n vinnige berekening gemaak. As die seuns se opvoering om 9:00 begin, sou dit waarskynlik teen 11:00 eindig. Daar was geen manier om dit in sy skedule in te pas sonder om die middagete met die burgemeester te kanselleer nie, wat ondenkbaar sou wees gegee die politieke belangrikheid van die kontak. Ek verstaan. Hy het diep asemhaal. Hou alles dan soos dit is. Toe hy afhaak, het die beeld van sy seuns se hoopvolle gesigte weer in sy gedagtes opgekom. Miskien was Helena reg, hy was besig om kosbare oomblikke te mis en het elke afwesigheid met die noodsaaklikheid om te werk geregverdig. Ek sal later opmaak daarvoor, het hy herhaaldelik vir homself gesê, maar daardie later het nooit gekom nie.
Sy selfoon het weer vibreer. Dit was 'n boodskap van Helena met 'n foto van die tweeling wat vir skool aangetrek was, glimlaggend, terwyl hulle die kostuums vashou wat hulle in die toneelstuk sou dra. Hulle hoop nog steeds dat jy sal opdaag, het die onderskrif gelei. Martinus het gevoel hoe sy bors toetrek. By die rooi verkeerslig het hy die foto van nader bekyk. Gideon en Gerard het so gelukkig gelyk, so vol lewe. Wanneer laas het hy regtig 'n hele dag saam met hulle deurgebring? In die tuin rugby gespeel. 'n Fliek gekyk sonder om deur werkoproepe onderbreek te word. Hy kon nie onthou nie. Die ongeduldige toeter van die motor agter hom het hom uit sy gedagtes geruk. Die lig het groen geword. Hy het versnel en sy pad voortgesit na nog 'n dag van professionele prestasies en persoonlike afwesighede, sonder om te weet dat sy lewe binne die volgende paar uur heeltemal verander sou word. Die kantoor van die Van Wyk groep het 3 volle verdiepings van een van die mees imposante wolkekrabbers in Sandton beslaan. Die ontvangs met sy minimalistiese ontwerp en werke van bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars het die mag en gesofistikeerdheid weerspieël wat Martinus oor die jare opgebou het. "Goeiemôre, meneer Van Wyk," het die ontvangsdame met 'n geoefende glimlag gegroet. Martinus het net geknik terwyl hy na die private huisbak gestap het, wat hom direk na die dakwoonstel sou neem, waar sy kantoor was. Binne die huisbak het hy sy das reggetrek en diep asem gehaal en homself voorberei vir die vergadering. Op die oomblik dat die deure oopgaan, was hy reeds ten volle verdiep in die rol van die meedoenlose uitvoerende hoof wat hom gebring het waar hy was. Riaan het op hom gewag met 'n leer dokumente en 'n koppie koffie wat presies gemaak was soos hy daarvan gehou het. "Die Japannese arriveer oor 15 minute, meneer." Martinus het geknik, die dokumente geneem en vinnig daardeur geblaai. "Ons gaan hulle beïndruk. Hierdie ooreenkoms kan die Asiatiese mark eens en vir altyd vir ons oopmaak." Terwyl hy na die vergaderkamer gestap het, het sy gedagtes steeds verdeeld gebly tussen die ryk wat hy gebou het en die familie wat hy verwaarloos het, sonder om te weet dat hy baie binnekort die gevolge van hierdie wanbalans op 'n verwoestende manier sou moes konfronteer. Die vergadering met die Japannese beleggers het presies verloop soos beplan. Martinus het die syfers aangebied met die selfvertroue van iemand wat elke aspek van sy besigheid bemeester het, terwyl die besoekers instemmend geknik het. Meneer Tanaka, die leier van die afvaardiging, het veral beïndruk gelyk met die voorstel vir uitbreiding na die Wes-Kaap. "Ons glo dat die ontwikkeling van die tegnologiese sentrum in Stellenbosch minstens 5000 direkte werksgeleenthede oor die volgende 3 jaar sal skep," het Martinus verduidelik en na 'n grafiek in die aanbieding gewys. "Boonop sal ons vennootskap met plaaslike universiteite gekwalifiseerde arbeid verseker." "Baie interessant, meneer Van Wyk," het Tanaka opgemerk en sy bril reggeskuif. "U plan lyk baie stewig." Die telefoon in die kamer het diskreet gelei. Riaan, wat in die hoek gesit het in 'n lae stem geantwoord en onmiddellik gefrons. Hy het vir 'n oomblik gehuiwer voordat hy opgestaan en na Martinus gestap het en vooroor gebuig het om in sy oor te fluister. "Dit is dringend, meneer. Tannie Sunny is op die lyn. Sy sê dit is oor mevrou Helena." Martinus het 'n steek van irritasie gevoel. Hy het almal opdrag gegee om nie hierdie spesifieke vergadering te onderbreek nie, tensy dit iets uiters ernstig was. "Vra haar om 'n boodskap te los. Ek sal dadelik terugbel," het hy gemompel en sy aandag met 'n geoefende glimlag na die Japannese teruggekeer. Riaan het gehuiwer. "Meneer, sy dring daarop aan dat dit 'n noodgeval is. Iets oor 'n ongeluk." Martinus se bloed het onmiddellik verrys. Die woord ongeluk het in sy gedagtes weerklink en al die syfers en projeksies wat hom sekondes tevore besig gehou het, op sy gestoot. "Verskoon my, meneere," het hy vir die beleggers gesê en opgestaan. "Ek moet hierdie oproep neem. Riaan sal voortgaan om die finansiële besonderhede aan te bied." Tanaka het met 'n effense kopknik ingestem, aangesien respek vir familie 'n fundamentele waarde in die Japannese kultuur is. Martinus het die telefoon in die voorportaal van die vergaderkamer opgetel en probeer om die bewing in sy hand te beheer. "Sunny, wat het gebeur?" Die huishoudster se stem was gebroke, onderbreek deur snikke. "Meneer Martinus, dis verskriklik, die polisie het sopas gebel. Mevrou Helena die seuns, daar was 'n ongeluk op die pad na Dullstroom." Die wêreld rondom Martinus het gelyk of dit vertraag. Die geluide het ver geword, asof hy onder water was. Sy perifere visie het donker geword en hy moes teen die muur leun om nie te val nie.
Wat bedoel jy, ongeluk? Watter pad? Hulle was op pad skool toe, die opvoering het Sunny gesnik. Dit was in Dullstroom, meneer. By die interskole kultuurfees. Mevrou Helena het verlede week tydens aandete met meneer daaroor gepraat. Martinus kon nie onthou nie. Soveel belangrike gesprekke met sy familie het verlore gegaan terwyl hy 'n posse nagegaan of oproepe beantwoord het. Hoe gaan dit met hulle, Sunny? Sy stem het verstik uitgekom. Die polisie het nie besonderhede gegee nie, meneer. Hulle het net gesê dit was 'n ernstige ongeluk in die Longtompas, 'n grondverskywing as gevolg van die reën. Baie voertuie betrokke. Hulle het gevra dat meneer dringend na die Leidenburg Hospitaal moet gaan. Ek is nou op pad. Martinus het die telefoon neergesit en soos 'n outomaat na die vergaderkamer teruggekeer. Sy bewegings was meganies, losgemaak van die warboel wat binne in hom gevorm het. Meneere, ek vra om verskoning, maar ek moet ons vergadering beëindig. 'n Ernstige familienoodgeval het opgeduik. Die Japannese het respekvol opgestaan. Tanaka het nader gekom en 'n effense buiging gemaak. Familie kom altyd eerste, meneer Van Wyk. Ek hoop alles werk goed uit. Martinus het die afskeidswoorde skaars gehoor. Hy het haastig uitgegaan en vinnige instruksies aan Riaan gegee oor die kansellasie van al sy afsprake. Wat is die vinnigste manier om nou in Dullstroom te kom? Het hy gevra terwyl hy sy baadjie optel. Met hierdie reën weer is die helikopter buite die kwessie. Ek sal onmiddellik 'n bestuurder reël, meneer. Nee, ek bestuur self. Dit sal vinniger wees. Meneer is baie ontsteld. Dit is nie veilig nie, ek bestuur self. Martinus se uitbarsting het Riaan laat terugdeins. Hy het nog nooit sy baas so beheer sien verloor nie. Die rit van Johannesburg na Dullstroom het normaalweg sowat 2,5 uur geneem, maar dit het vir Martinus soos 'n ewigheid gevoel. Terwyl hy teen 'n kommerwekkende spoed op die 4 snel weggery het, het hy herhaaldelik probeer om Helena se selfoon te bel. Elke onbeantwoorde oproep het sy desperaatheid vergroot. Die intense reën het sigbaarheid belemmer. Toe hy die pad opdraai wat deur die Longtompas gaan, het Martinus tekens gesien dat iets ernstigs gebeur het. Polisiemotors, ambulanse en reddingsspanne het die pad gedeeltelik versper. Op sommige plekke kon mens skade aan die vangrellings en remmerke op die teerpad sien. Toe hy uiteindelik by die Leidenburg Hospitaal aankom, was die toneel chaoties. Tientalle beseerde mense het in ambulanse aangekom, desperate familielede het van die een kant na die ander gehardloop, en dokters en verpleegsters het probeer om die behandeling te organiseer ten spyte van die duidelike gebrek aan hulpbronne vir 'n noodgeval van daardie omvang. Martinus het deur die stampvol ontvangsarea gestap en homself aan 'n verpleegster voorgestel wat gelyk het of sy die opnames koördineer. My naam is Martinus van Wyk. My vrou en my seuns is hierheen gebring. Helena, Gideon en Gerard van Wyk. Die verpleegster met diep kringe onder haar oë en 'n uitgeputte uitdrukking het vinnig 'n lys geraadpleeg. Van Wyk, ja? Sy het gehuiwer en iets in haar oë het Martinus se hart nog stywer laat toetrek. Wag asseblief hier. Ek sal Derfoudi roep om met meneer te praat. Nee, ek moet hulle nou sien. Martinus se stem was gelaai met gesag, gewoon daaraan om bevele te gee en onmiddellik gehoorsaam te word. Meneer, verstaan asseblief. Ons het 'n rampsituasie. Die grondverskywing het 3 voertuie gelyktydig getref en daar is baie ernstig beseerdes. Derfoudi koördineer die noodspanne en sal kom sodra hy kan. Martinus het teruggestaan en vir die eerste keer in baie jare magteloos gevoel. Sy geld, sy mag, sy invloed, niks daarvan het op daardie oomblik saak gemaak nie. Hy was net nog 'n desperate familielid, oorgelewer aan die genade van die katastrofe wat besig was om te ontvou. Na wat soos 'n ewigheid gevoel het, het 'n middeljarige dokter met 'n ernstige uitdrukking nader gekom. Meneer Van Wyk. Ek is Matthys Fourie, kliniese direkteur van die hospitaal. Kan ons in my kantoor praat? Martinus het gevoel hoe sy bene swak word, maar hy het die dokter in stilte gevolg. Die klein kantoor was vol leers en mediese toerusting, wat die oorlading van die hospitaal weerspieël het. Sit asseblief, het die dokter aangebied en na 'n stoel gewys. Hoe gaan dit met my vrou en my seuns? Het Martinus direk gevra, nie in staat om nog spanning te verduur nie. Derfoudi het diep asem gehaal en sy woorde versigtig gekies. Meneer Van Wyk, die ongeluk was uiters ernstig.
'n grondverskywing het 'n kettingbotsing veroorsaak wat 6 voertuie betrek het, insluitend die motor waarin u familie was. Hy het stil gebly. U vrou is in 'n kritieke toestand in die intensiewe sorgeenheid. Sy het ernstige koptrauma en veelvuldige breuke opgedoen. Sy is in 'n geïnduseerde koma en ek moet eerlik wees, die vooruitsigte is baie kommerwekkend. Martinus het gevoel asof hy 'n hou in die maag gekry het. Sy visie het wasig geword met trane wat hy nie eens besef het begin val het nie. En my seuns, die tweeling. Die dokter het sy oë vir 'n oomblik laat sak. Een van die seuns is oké gegee die omstandighede. 'n Paar skrape en gebreekte arm, maar niks ernstig nie. Hy is onder verdowing, maar behoort oor 'n paar uur wakker te word. En die ander een. Martinus se stem was skaars meer as 'n fluistering. Fourie het sy hand op Martinus se skouer geplaas, 'n gebaar wat meer gekommunikeer het as wat woorde kon. Ek is baie jammer, meneer Van Wyk. Die ander seentjie het uiters ernstige beserings opgedoen. Hy is op die toneel van die ongeluk dood verklaar. Martinus se wêreld het in duie gestort. 'n Diep, primitiewe geluid het uit sy keel gekom, 'n weeklag van pyn so diep dat dit die ervare dokter laat sidder het. Nee, dit kan nie waar wees nie, watter een. Het Martinus tussen desperate snikke gevra. Ons kon nog nie met sekerheid identifiseer nie. Die verwarring op die ongelukstoneel was enorm, en daar was probleme met die dokumentasie. Die liggaam is na die forensiese patologiediens in Nelspruit oorgeplaas, aangesien ons lijkhuis oorlaai is. Die dokter het gehuiwer. Gegewe die omstandighede, is dit dalk beter as meneer nie, ek moet weet watter een van my seuns. Het Martinus geskree en skielik opgestaan. Ek verstaan u pyn, meneer Van Wyk. Maar op hierdie oomblik het u vrou en u ander seun u nodig. Ek stel voor u gaan hulle eers sien. Wat die identifikasie betref, die dokter het gesig. Die reddingsspanne het besittings van die slagoffers versamel. Miskien sal dit help om duidelikheid te bring. Fourie het 'n laai oopgemaak en 'n verseelde plastieksak uitgehaal wat 'n paar items bevat het, 'n klein halssnoer met die letter G, 'n beskadigde kinderhorlosie en 'n selfoon met 'n gebarste skerm. Martinus het die halssnoer onmiddellik herken. Dit was 'n geskenk wat hy en Helena die tweeling op 'n laaste verjaarsdag gegee het, identiese halssnoere met die voorletter van hul name. Gideon en Gerard het dit nooit afgehaal nie. Hierdie halssnoer, Martinus het die klein voorwerp met bewende vingers vasgehou. Dit is onmoontlik om te weet watter een sy stem het gebreek. Die seuns het dieselfde voorletter in hul naam gehad. Ons kan die selfoon nagaan, het die dokter saggies voorgestel. Met hande wat hewig gebewe het Martinus die toestel opgetel. Ten spyte van die beskadigde skerm, het dit nog gewerk. Op die sluitskerm was 'n foto van die tweeling wat mekaar omhels en glimlag. Die muurpapier wat Gideon gebruik het. Gerard het foto's van superhelde verkies. Die werklikheid het hom soos 'n fisiese hou getref. Gideon. Sy klein Gideon, so spraaksaam, so vol lewe, was nou. Martinus kon nie die gedagte voltooi nie. Sy hele liggaam het in snikke geruk. Kan ek my vrou en my seun sien? Natuurlik. Ek sal u persoonlik neem. Die dokter het Martinus deur die besige gange van die hospitaal gelei. Die intensiewe sorgeenheid was op die rand van sy kapasiteit, met dokters en verpleegsters wat tussen die beddens gehardloop het. Helena was onherkenbaar aan veelvuldige masjiene gekoppel. Haar gesig, voorheen so ekspressief en vol lewe, was geswel en bedek met kneusplekke. Die klank van die hartmonitors en ventilators het 'n makabere simfonie geskep wat die Charles in Martinus se gedagtes gelyk het of dit echo. Die volgende 48 uur sal deurslag gewend wees, het Fourie verduidelik. Ons het alles gedoen wat binne ons vermoë is, maar die trauma is baie ernstig. Martinus het stadig nader gestap en Helena se lewelose hand aangeraak. Vergewe my, het hy gefluister terwyl die trane op haar vingers val. Moet my asseblief nie verlaat nie. Daarna is hy na die pediatriese saal geneem, waar Gerard in 'n bed gerus het. Die seentjie het klein en broos gelyk, met sy arm in gips en 'n paar verbande op sy gesig. Sy asemhaling was reëlmatig en die dokters het verseker dat hy fisies ten volle sou herstel. Wanneer hy wakker word, hoe gaan ek hom vertel? Het Martinus die dokter gevra, sy stem gebroke. Ons sal 'n span sielkundiges beskikbaar hê om te help. Dit is 'n uiters delikate situasie, veral gegeewe die band tussen tweelinge.
Martinus het meganies geknik. Sy gedagtes was 'n chaos, nie in staat om die omvang van die tragedie ten volle te verwerk nie. Binne enkele ure is sy perfekte familie uitmekaar geruk. En dit alles terwyl hy in 'n besigheidsvergadering was, 'n prioriteit wat nou heeltemal leeg en betekenisloos gelyk het. In die dae wat gevolg het, het Martinus feitelik in die hospitaal gewoon. Hy het op 'n stoel langs Helena se bed geslaap en net uitgegaan om Gerard te sien, wat wakker geword het en voortdurend na sy ma en broer gevra het. Op advies van die sielkundiges het Martinus net gesê dat albei in ander sale van die hospitaal herstel in 'n poging om die seentjie so lank as moontlik teen die harde waarheid te beskerm. Helena se toestand het kritiek gebly. Elke klein verandering op die monitors het Martinus sy asem laat ophou, wisselend tussen hoop en wanhoop. Intussen moes hy praktiese sake hanteer wat hy nooit gedink het hy sou moes trotseer nie. Riaan, sy getroue assistent, het die koördinering van die maatskappye oorgeneem en was verantwoordelik vir al die wettige formaliteite wat met die ongeluk verband hou. Martinus het dokumente geteken sonder om dit regtig te lees, sy brein nie in staat om op enigiets anders as die snydende pyn te fokus nie. 'n Week na die ongeluk het Helena se toestand drasties versleg. Haar organe het begin faal, een na die ander. Ons doen alles wat moontlik is, het Derfoudi verseker, maar sy oë het oorgedra wat die woorde nie gesê het nie. Op die oggend van die 10de dag het Helena se hart gaan staan. Ten spyte van al die pogings van die mediese span, het sy dit nie gemaak nie. Martinus van Wyk, die man wat 'n ryk beheer het en wat altyd geglo het hy enige probleem met geld en mag kon oplos, was nou heeltemal deur die lewe verslaan. In minder as 2 weke het hy sy seun Gideon en nou Helena verloor. Net Gerard het oorgebly, wat nog nie die volle omvang van die tragedie wat sy familie versplinter het, geken het nie. 2 jaar het verloop sedert die noodlottige dag wat Martinus van Wyk se lewe vir altyd verander het. Die herehuis in Sandhurst, voorheen so vol lewe met die gelag van die tweeling en die musiek wat Helena op die klavier gespeel het nou soos 'n mausoleum gevoel. Groot leë kamers, stil bewaar asof die tyd gaan stilstaan het, wagtend op mense wat nooit weer sou terugkeer nie. Dit was vroegoggend en Martinus het toegekyk hoe Gerard ontbyt eet voordat hy skool toe gaan. Die seun, nou 12 jaar oud, het in stilte geëet, asof hy bang was om die stilte wat die huis oorheers het, te versteur. Sy oë, voorheen so lewendig, het 'n vroeë erns gedra wat geen kind behoort te hê nie. "Lekker geslaap, seun?" het Martinus gevra en probeer om sy stemtoon gemaklik te hou, soos die sielkundiges aanbeveel het. Gerard het sy skouers opgetrek. "Ek het weer daardie droom gehad." Martinus het 'n benoudheid in sy bors gevoel. Daardie droom het gereeld in Gerard se nagte voorgekom, hy en Gideon wat saam op 'n helder plek speel, hardloop en lag soos voorheen. "Wil jy daaroor praat?" Dit was niks ernstigs nie. Gerard het die graanvlokkies in sy bak sonder veel belangstelling rondgestoot. De Pretorius sê dis normaal om te droom van mense wat ons mis. Die volwassenheid waarmee die seun sy pyn hanteer het, was terselfdertyd bewonderenswaardig en verwoestend. Sedert die tragedie het Gerard baie meer introvert en pynsend geword, asof hy die leemte wat deur die afwesigheid van sy broer en ma gelaat is, alleen moes verwerk. "Onthou dat jy vandag om 4 uur 'n sessie met De Pretorius het. Ek sal jou by die skool oplaai en ons gaan direk soontoe. Gaan pappa myself kom haal." Gerard se oë het vir 'n oomblik opgehelder en Martinus het 'n mengsel van vreugde en skuldgevoel gevoel. "Ja, ek self. Ek het my skedule heeltemal herrangskik." Inderdaad, Martinus se professionele lewe het sedert die ongeluk 'n radikale transformasie ondergaan. In die eerste maande, verlam deur pyn, het hy hom heeltemal van die besigheid onttrek en Riaan en ander bestuurders die groep laat bestuur. Toe hy uiteindelik terugkeer, was hy 'n ander man met ander prioriteite. Hy het verskeie maatskappye van die konglomeraat verkoop en net die behou wat hy kon bestuur sonder om sy tyd met Gerard in te boet. Hy het sy werksure verminder om tuis te wees wanneer sy seun van die skool af terugkom. Hy het reise wat langer as 'n dag geduur het, geweier en nooit weer oor naweke gewerk nie. Vir die ou Martinus sou hierdie veranderinge ondenkbaar gewees het, byna heiligskennis. Vir die Martinus van nou het niks meer saak gemaak as die tyd met die seun wat vir hom oorgebly het nie. Nadat hy Gerard by die skool afgelaai het, het Martinus na die kantoor gery. Hy het steeds 'n verdieping in dieselfde gebou in Sandton behou, maar nou het hy net 'n derde van die vorige spasie beslaan. Sy maatskappye was steeds winsgewend,
maar hy het nie meer die obsessiewe ambisie gehad om uit te brei en nuwe markte te verower nie. Geld, wat voorheen die maatstaf van sy sukses gelyk het, was nou net 'n middel om gemak en sekuriteit vir Gerard te bied. "Goeiemôre, meneer Van Wyk," het Riaan gegroet en die kantoor met 'n paar dokumente binnegekom. Anders as in die ou dae, was daar nie meer 'n eindelose stapel papiere om te teken of dringende besluite om te neem nie. "Goeiemôre, Riaan. Hoe gaan dit vandag?" "Baie goed. Die verkryging van die opvoedkundige tegnologie-beginonderneming is gister afgehandel. En die voorlopige verslae van daardie stigting vir die ondersteuning van trauma-slagoffers wat meneer gevra het om te ontleed, het aangekom." Martinus het geknik en die verslag geneem. Sedert die tragedie het hy 'n beduidende deel van sy beleggings na sosiale sake herlei, veral die wat verband hou met sielkundige ondersteuning vir kinders en adolessente wat familielede verloor het. Dit was sy manier om die nagedagtenis van Helena en Gideon te eer, en miskien op een of ander manier op te maak vir die tyd wat hy nie aan hulle gewy het toe hy kon nie. "O, en meneer Van Wyk." Riaan het gehuiwer, soos hy altyd gedoen het wanneer die onderwerp delikaat was. "Ons het 'n uitnodiging van die Sterretjie Kinderhospitaal ontvang. Hulle open die nuwe pediatriese neurologie vleuel waarvoor ons verlede jaar daardie aansienlike skenking gemaak het. Hulle wil graag hê dat meneer by die openingsseremonie volgende week teenwoordig moet wees." Martinus het gefrons. Sedert die ongeluk het hy sosiale geleenthede en openbare verskynings soveel as moontlik vermy. Die pers het hom steeds af en toe lastig geval, gefassineer deur die transformasie van die sakehaai in 'n teruggetrokke filantroop. Maar hierdie een was anders, die hospitaal was een van die eerste sake wat hy na die tragedie omhels het. Watter dag sal dit wees? Woensdag om 15:00. Dit behoort so wat 2 uur te duur met die seremonie en 'n klein onthaal daarna. Ek sal met Gerard kyk. As hy gemaklik is met my afwesigheid gedurende daardie tyd, bevestig my teenwoordigheid. Riaan het geknik, selfs na 2 jaar steeds verbaas oor hierdie nuwe dinamika. Die ou Martinus sou nooit sy seun oor sy professionele verpligtinge geraadpleeg het nie. Die res van die dag het normaal verloop. Om 14:30, soos beloof, het Martinus vertrek om Gerard by die skool te gaan haal. Die privaatskool in Bryanston was een van die mees gesogte in Johannesburg, met 'n span sielkundiges en pedagoge wat spesiaal voorbereid was om kinders te hanteer wat deur trauma gegaan het. Op pad na die spreekkamer van de Pretorius, 'n spesialis in kinderhou, was Gerard meer spraaksaam as gewoonlik. "Pappa, kan ek vir pappa iets wys?" "Natuurlik, seun." Gerard het sy rugsak oopgemaak en 'n tekening uitgehaal. Dit was 'n illustrasie wat met kleurpotlode gemaak is, wat 3 figure toon, 'n lang man, 'n seentjie en 'n soort ligte skaduwee langs die seentjie. "Ek het dit in die kunsklas gemaak. Dis vir 'n projek oor familie." Martinus het gevoel hoe sy keel toetrek toe hy die deursigtige skaduwee opmerk. "Is dit Gideon?" het hy saggies gevra. Gerard het geknik. "Juffrou Denise het gesê ons kan ons familie voorstel soos ons dit voel, nie net soos ons dit sien nie." Hy het stil gebly. "Soms voel ek Gideon naby my, weet pappa. Veral as ek alleen in my kamer is of wanneer ek daardie drome het." Martinus het hard gesluk en probeer om sy emosie te beheer. Hy het die motor parkeer en na sy seun gedraai. "Dis 'n pragtige tekening, Gerard. Ek dink mamma en Gideon sou baie trots op jou gewees het." Die seun het skaam geglimlag. "Kan ek dit teen my kamermuur sit? Langs daardie foto van ons 4 saam met Kersfees?" "Natuurlik kan jy trouens, ek dink ons moet dit in 'n raam sit." Die sessie met de Pretorius het die gewone 1 uur geduur. Soos altyd het Gerard alleen ingegaan om sy veilige ruimte vir uitdrukking te hê, en daarna is Martinus vir die laaste 15 minute se leiding ingeroep. "Hoe vorder hy?" het Martinus gevra nadat Gerard uitgegaan het om in die speelkamer te wag. Die sielkundige, middeljarige vrou met simpatieke oë het 'n paar notas georden. "Gerard hanteer die rou bewonderenswaardig vir sy ouderdom, meneer Van Wyk. Die drome oor sy broer is 'n gesonde manier om die emosionele verbintenis te behou." Sy het stil gebly. "Maar sy sosiale isolasie bekommer my steeds. Hy bly huiwerig om hegte vriendskappe by die skool te maak. Hy was altyd meer terughoudend as Gideon. Selfs voor ek verstaan, maar die huidige huiwering lyk meer defensief. Dit is asof hy bang is om nuwe bande te vorm en dit ook te verloor." De Pretorius het direk na Martinus gekyk. "En u?
Hoe voel u? Martinus het weggekyk. Selfs na 2 jaar se persoonlike terapie het hy dit steeds moeilik gevind om sy emosies ten volle te verwoord. Ek gaan aan. Vir hom. En vir uself. Die vraag het in die lug gehang. Martinus het geweet hy was nie regtig besig om aan te gaan nie. Hy het bestaan, oorleef, homself ten volle aan Gerard gewy, maar sy eie pyn het onaangeraak gebly in verseelde kompartemente binne in hom geberre. Die kamer wat Gideon sin was, het presies gebly soos op die dag van die ongeluk, bewaar soos 'n heiligdom. In die eerste laai van Martinus se lesenaar was die ongelukdokumente en mediese verslae kronologies georden, herbesoek in die donkerste oomblikke van die nag wanneer slaap nie wou kom nie. Teen die muur van die hoofgang was 'n gedenkteken met foto's van Helena en Gideon, waarvoor hy soms stilgestaan het, verlore in herinneringe. Ek hanteer dit so goed as wat ek kan, het hy uiteindelik geantwoord. Ter Pretorius het simpatiek geknik. Ek wil graag 'n aktiwiteit vir julle twee voorstel. Sy het 'n pamflet aan Martinus gegee. Die Sterretjie Kinderhospitaal organiseer 'n ondersteuningsgroep vir ouers en kinders wat soortgelyke verliese ervaar het. Dit is 2 weeklikse byeenkomste met gesamentlike terapeutiese aktiwiteite. Dit kan voordelig wees, veral om Gerard te help besef dat hy nie alleen in sy ervaring is nie. Martinus het na die pamflet gekyk. Toevallig was dit dieselfde hospitaal wat die vleuel sou open waarvoor hy fondse geskenk het. Ek sal dit oorweeg. Trouwens, ek is genooi na die opening van 'n nuwe vleuel daar volgende week. Dit sou 'n uitstekende geleentheid wees om die ruimte en die span te leer ken. Die sielkundige het saggies geglimlag. Onthou dat genesing nie beteken om te vergeet nie, meneer Van Wyk. Dit beteken om 'n manier te vind om voort te leef terwyl ons die herinneringe met ons saamdra. Op pad terug huis toe het Martinus oor der Pretorius se woorde nagedink. Was hy regtig besig om Gerard te help om voort te leef, of het hy hulle albei net in 'n bestaan in die skadu van die tragedie meegesleer? Sy oorbeskerming, die paniek wat hy gevoel het wanneer Gerard langer as normaal geneem het om die telefoon te antwoord, die angs wanneer die seun op skooluitstappies gegaan het, die monitoringstelsel wat hy deur die hele huis geïnstalleer het dit gehelp of versmoor? Papa, dink papa, ek kan weer begin rugby speel. Gerard se stem het sy gedagtes onderbreek. Martinus het die bekende knop van angs gevoel. Voor die ongeluk was die tweeling mal oor rugby en het hulle 2 keer per week by die klub gespeel. Daarna wou Gerard nooit weer deelneem nie en Martinus het in die geheim verligting gevoel, bang vir enige aktiwiteit wat 'n risiko kon inhou. Wil jy weer begin speel? Ek dink so Gideon was mal daaroor, onthou papa. Gerard het by die venster uitgekyk, sy stem sag. Soms dink ek hy sou hartseer wees as hy geweet het ek het opgehou om die dinge te doen waarvan ons gehou het. Die volwassenheid in die 12-jarige seun se woorde het Martinus soos 'n golf getref. Hy het sy hand uitgestrek en Gerard se skouer liggies gedruk. Jy is heeltemal reg, ek sal môre die klub bel en kyk of ons jou kan inskryf. Die klein glimlaggie op sy seun se gesig was soos 'n sonstraal na 'n langdurige storm. Daardie aand, nadat Gerard gaan slaap het Martinus in die huiskantoor gesit met 'n glas wyn. Op die tafel was die uitnodiging van die Sterretjie Hospitaal en die pamflet van die ondersteuningsgroep. Riaan het ook 'n paar dokumente vir hersiening gelos, onder hulle 'n verslag oor moontlike verbeterings aan die stelsel vir die identifisering van slagoffers in massa-ongelukke. In die laaste 2 jaar het Martinus verskeie projekte op hierdie gebied gefinansier, getraumatiseer deur die verwarring wat hy op die dag van die ongeluk aanskou het. Sy blik het na die rak gedwaal waar hy die familie se fotoalbum geberg het. Hy het opgestaan en die mees onlangse een opgetel en die bekende gewig in sy hande gevoel. Die laaste foto's van Gideon was daar, die 10de verjaarsdag, die uitstappie na die Johannesburgse dieretuin, die vakansie in Plettenbergbaai 2 maande voor die ongeluk. In die middel van die nag, gesis deur die wyn en die herinneringe, het Martinus in die leunstoel in die kantoor aan die slaap geraak. Hy het gedroom van Helena wat klavier speel terwyl die tweeling lagend rondhardloop. In die droom het sy opgehou speel, direk na hom gekyk en gesê, jy moet 'n pad vorentoe vind, Martinus. Vir jouself en vir hulle. Hy het wakker geword met die eerste sonstrale, vasbeslote om die hospitaal se opening volgende week by te woon. Miskien was dit tyd om regtig te begin vorentoe beweeg, nie net te bestaan nie. Die volgende Woensdag het Martinus Gerard by die skool afgelaai en na die kantoor gegaan. Hy het met Riaan ooreengekom dat hy net 'n halwe dag sou werk,
sodat hy hom behoorlik kon voorberei vir die geleentheid by die Sterretjie Hospitaal. Ek is seker dit gaan 'n baie positiewe seremonie wees, meneer, het Rian opgemerk terwyl hulle 'n paar dokumente hersien het. Die pers het hul teenwoordigheid bevestig, maar die skakelbeampte het verseker dat hulle u privaatheid sal respekteer en op die nuwe vleuel en die voordele vir die kinders sal fokus. Martinus het afgelei geknik. Dit was nie die pers wat hom bekommer het nie, maar die hospitaalomgewing self. Sedert die tragedie het hy hospitale sover moontlik vermy, aangesien die kenmerkende reuk en die geluide van die toerusting pynlike herinneringe van daardie dae in die Leidenburg Hospitaal teruggebring het. Terloops het Rian voortgegaan, die direkteur, Paul Miller, het genoem dat hy baie graag wil voorstel aan 'n paar kinders wat deur die nuwe neurologie sentrum bevoordeel word. As meneer nie gemaklik voel nie, dis reg, het Martinus hom onderbreek. As my teenwoordigheid enige troos vir hierdie kinders kan bring, sal ek my bes doen. Stiptelik om 15:00 het Martinus by die Sterretjie Kinderhospitaal aangekom, 'n moderne kompleks in die suide van Johannesburg. Die kleurvolle fasade, versier met tekenprentkarakters, het gekontrasteer met die soberheid van konvensionele hospitale. By die ontvangs is hy deur Paul Miller ontvang, 'n bekende pediatriese neurochirurg met wie hy 'n paar keer tydens die beplanning van die skenking gepraat het. Meneer van Wyk, dit is 'n eer om u vandag hier te hê. U vrygewigheid het ons in staat gestel om die pediatriese neurologie vleuel 2 jaar vroeër as beplan te voltooi. Tientalle kinders word reeds bevoordeel. Die plesier is myne, dokter. Martinus het die dokter se hand geskud en vreemd senuweeagtig gevoel. Voor die amptelike seremonie wil ek u graag persoonlik die fasiliteite wys. As u instem, natuurlik. Martinus het ingestem en saam met hulle deur die gange van die nuwe vleuel gestap. Anders as tradisionele hospitale, is alles hier ontwerp om die omgewing minder intimiderend vir kinders te maak. Die mure was versier met kleurvolle muurskilderye, daar was terapeutiese speelkamers, en elke kamer het 'n ander tema gehad wat op kinderverhale geïnspireer is. Hier is ons neurologiese fisioterapiekamer, het Miller verduidelik en 'n deur oopgemaak na 'n ruim vertrek met moderne toerusting. En deur daardie venster, kan u die rehabilitasievleuel sien, waar ons werk met kinders wat motoriese vaardighede na breintrauma herleer. Martinus het afwesig deur die aangeduide venster gekyk. Verskeie kinders het oefeninge met terapeute gedoen. Sy oë het oor die ruimte gedwaal en skielik gevries. In die verste hoek van die kamer het 'n seentjie van ongeveer 12 jaar oud probeer om kleurvolle blokke met die hulp van 'n terapeut te stapel. Daar was iets bekend aan hom, iets wat Martinus se hart laat jaag het. Die manier waarop hy sy kop in konsentrasie gekantel het, die manier waarop hy sy voorkop effens gefrons het, wie is daardie seentjie? Het hy gevra, sy stem byna swak. Miller het sy blik gevolg. Ag, hy is 'n spesiale geval. Een van ons langtermynpasiënte. Hy is so wat 'n jaar en 'n half gelede hierheen oorgeplaas, nadat hy deur verskeie hospitale gegaan het. Ernstige koptrauma met gepaardgaande geheueverlies. Die dokter het gesug. Ongelukkig ken ons nie sy regte naam nie. Hy het geen dokumente gehad toe hy gevind is nie, en niemand het ooit opgedaag om hom te soek nie. Martinus kon skaars asemhaal. Hy het nader aan die glas gestap, sy oë op die seentjie gevestig. Dit kon nie wees nie. Dit was onmoontlik. Sy gedagtes moes 'n wrede poets op hom bak, en die beeld van Gideon projekteer, waar daar net 'n kind met vaagweg soortgelyke trekke was. Wat is sy storie? Het hy gevra en probeer om sy stem stabiel te hou. Hy is ongeveer 2 jaar gelede gedisoriënteerd naby die toneel van 'n ernstige ongeluk in die Longtompas gevind, terwyl hy rondgedwaal het. Hy was in 'n toestand van skok, sonder dokumente. Weens die chaos van daardie dag is hy uiteindelik as ongeïdentifiseerd geregistreer en in 'n ander hospitaal behandel as die waarheen die ander slagoffers geneem is. Martinus het gevoel hoe die vloer onder sy voete verdwyn. Hy moes teen die muur leun om nie te val nie. 2 jaar, Longtompas, dit was dieselfde ongeluk. Dit kon nie toeval wees nie. Ek moet hom van nader sien, het hy gesê, sy stem bewerig. Miller het hom met kommer dopgehou. Meneer van Wyk, is u alright? U is baie bleek. Asseblief, het Martinus aangedring en die vraag geïgnoreer. Dit is belangrik. Verward, maar samewerkend, het die dokter geknik en hom na die ingang van die rehabilitasiekamer gelei. Die terapeut het hul teenwoordigheid opgemerk en 'n teken gemaak dat hulle 'n oomblik moes wag.
Sy het iets vir die seentjie gesê, wat gekonsentreerd op sy taak om blokke te stapel, gebly het. Toe hulle uiteindelik nader kom, het Martinus gevoel dat hy enige oomblik kon flou word. Van naby gesien, was die seentjie byna 'n presiese weerkaatsing van Gerard, dieselfde gesigsvorm, dieselfde oë, selfs die klein merk op sy ken. Die enigste verskil was 'n fyn litteken wat langs sy regterwang afgeloop het, waarskynlik die gevolg van die ongeluk. "Wat noem julle hom?" het Martinus gevra, sy stem byna onhoorbaar. Die personeel het hom die bynaam Engeltjie gegee, want toe hy weer begin praat het, was een van die eerste dinge wat hy gesê het dat hy 'n beskermengel het wat in sy drome verskyn. Die dokter het stil gebly en Martinus se reaksie aandagtig dopgehou. "Meneer van Wyk, ken u hierdie seun?" Ek dink dis my seun." Die woorde het soos 'n verstikte fluistering uitgekom, so sag dat Dermiller nader moes kom om dit te hoor. Die dokter het hom met 'n mengsel van verwarring en bekommernis aangekyk. "U seun. Maar u het nie genoem dat u 'n vermiste seun het toe ons mekaar ontmoet het nie." Martinus kon nie sy oë van die seentjie afhaal nie. Dit was asof die wêreld om hom verdwyn het, en net daardie kind oorgebly het wat, teen alle verwagtinge, Gideon gelyk het, die seun wat hy 2 jaar gelede begrawe het. "Want ek het hom want hulle het vir my gesê hy het," Martinus kon nie die woord uitspreek nie. Sy asemhaling was vinnig, en donker kolle het in sy perifere visie begin dans. Ek moet met hom praat." Dermiller het Martinus se skoktoestand opgemerk en hom aan die arm vasgehou. "Meneer van Wyk, kom ons praat eers in my kantoor. U is in 'n toestand van skok en moet kalmeer." Hy het 'n gebaar na die terapeut gemaak, wat geknik en voortgegaan het om met die seun te werk, onbewus van die drama wat besig was om te ontvou. Martinus het homself meganies na 'n nabygeleë kamer laat lei. Sy brein het teen 'n duiselingwekkende spoed gewerk, en elke oomblik van daardie verskriklike dae na die ongeluk herbesoek, op soek na foute, na tekens wat hy moontlik geïgnoreer het. Dermiller se kantoor was ruim, met 'n rak vol mediese boeke en foto's van glimlaggende kinders, pasiënte wat deur sy hande gegaan het. Martinus het homself in 'n stoel laat val, en gevoel asof sy bene hom nie meer kon dra nie. "Meneer van Wyk, haal diep asem." Die dokter het 'n glas water aangebied. "Verduidelik nou asseblief rustig vir my wat aangaan." Met 'n stem wat deur emosie gebreek is, het Martinus die tragedie van 2 jaar gelede vertel. Die ongeluk in die Longtompas, die chaos in die oorlaaide hospitaal, die verwoestende nuus dat een van die tweeling sy lewe verloor het, die liggaam wat kwanshuis na 'n ander lijkhuis oorgeplaas is weens oorlading. Hoe hy in sy toestand van skok en wanhoop nie die krag kon bymekaar skraap om die liggaam te identifiseer nie, en vertrou het op die dokumente wat aan hom voorgelê is. Die dokters het my afgeraai, hulle het gesê dit is beter om die herinnering aan die lewende kind te bewaar, het hy met bitterheid in sy stem verduidelik. En ek het ingestem, want ek kon nie die gedagte verdra om my seun in daardie toestand te sien nie. Dit was lafhartigheid van my. Dermiller het aandagtig geluister, sy gesig het toenemende kommer uitgedruk soos die storie ontvou het. "Martinus, kan ek u so noem?" Toe die sakeman knik, het hy voortgegaan, "Wat u voorstel is uiters ernstig. As daar selfs 'n moontlikheid is dat hierdie seun u seun is, sou dit 'n katastrofiese fout in die stelsel vir die identifisering van slagoffers beteken." "Ek weet," het Martinus geantwoord met 'n verlore blik. "Maar hoe meer ek daaroor dink, hoe meer sin maak dit." Die hospitaal was daardie dag heeltemal oorweldig. Tientalle slagoffers, stelsels wat faal, uitgeputte dokters, hy het hard gesluk. "En nou, as ek daardie seentjie sien, is ek seker. Dit is Gideon. My Gideon." Die dokter het diep asem gehaal en sy gedagtes georden. "Ons kan nie oorhaastige gevolgtrekkings maak nie, hoe verstaanbaar u reaksie ook al is. Ons moet met omsigtigheid optree, terwille van die seun sowel as uself." Hy het stil gebly. Die engeltjie, soos ons hom noem, het na ons gekom nadat hy van 'n ander hospitaal oorgeplaas is. Hy het ernstige koptrauma opgedoen, wat gelei het tot ernstige retrograde geheueverlies. Hy kon nie sy naam, sy familie, niks van sy lewe voor die ongeluk onthou nie. Die eerste maande was veral moeilik, aangesien hy skaars gepraat het. En niemand het hom gesoek nie. Hoe is dit moontlik? Volgens die rekords wat ons ontvang het, is hy alleen naby die ongelukstoneel gevind waar hy rondgedwaal het, blykbaar nadat hy uit 'n voertuig geslinger is of daarin geslaag het om uit te kom. Hy was gedisoriënteerd, sonder dokumente. Hy is na 'n ander hospitaal geneem as die waarheen die ander slagoffers gestuur is, weens oorlading.
Daar is hy as ongeïdentifiseerde pasiënte geregistreer. Der Miller het 'n tablet op sy lesenaar geraadpleeg. Na maande se intensiewe behandeling en geen familie wat hom opgeëis het nie, is die saak na die maatskaplike dienste verwys en hy is uiteindelik na ons instansie oorgeplaas, wat meer hulpbronne vir pediatriese neurologiese rehabilitasie het. Martinus het sy gesig met sy hande bedek en probeer om die omvang van daardie situasie te verwerk. My God, hy was al die tyd lewendig alleen, bang, sonder geheue. Die dokter het sy hand saggies op Martinus se skouer geplaas. As hy regtig u seun is, sal ons uitvind. Daar is konkrete maniere om dit te verifieer. Hy het stil gebly. Die mees definitiewe sou 'n na-toets wees. Martinus het sy gesig opgelig, skielik herleef deur die idee. Ja. Ons kan dit onmiddellik doen. Ek is bereid om nou dadelik monsters te verskaf. Kalmeer. Der Miller het sy hand opgelig. Voor dit moet ons die emosionele impak oorweeg. Hierdie seun is in 'n delikate herstelproses. 'n Skielike benadering kan traumaties wees. En as die toets om een of ander rede negatief terugkom, sal die impak op u verwoestend wees. Ek is absoluut seker. Martinus se stem het gebewe. Dit is my seun. Ek het geen twyfel nie. Die dokter het geknik en Martinus se oortuiging erken. Ons sal soos volg voortgaan. Eerstens sal ons diskreet materiaal vir die na-toets versamel, sonder om die seun te steur of verwagtinge te skep. Terwyl ons op die uitslag wag, wat 'n paar dae kan neem, kan u hom van 'n afstand dophou, maar nog sonder direkte interaksie. Hy het stil gebly. As die uitslag positief is, sal ons met ons span sielkundige saamwerk om die beste manier te beplan om die situasie te benader. En wat van vandag se geleentheid? Die opening. Martinus kon skaars onthou wat hom oorspronklik daarheen gebring het. Ons kan sê dat u ongesteld gevoel het. Niemand sal dit bevraagteken nie. Die emosionele gesondheid van 'n kind en die moontlike hereniging met sy familie is oneindig belangriker as 'n seremonie. Dankie. Martinus het 'n ontsaglike dankbaarheid teenoor die dokter gevoel. En hoe lank sal dit neem om die uitslag te kry? Met die dringendheid van die saak kan ek prioriteit aanvra. Miskien 3 of 4 dae op die meeste. 3 of 4 dae. Dit het soos 'n ewigheid gelyk vir Martinus, wat pas ontdek het dat hy sy seun kon terugkry nadat hy hom vir 2 lang jare as verlore beskou het. Daar is nog een ding wat ek moet vra, het der Miller met 'n ernstige uitdrukking gesê. U ander seun, die tweeling. Hoe gaan dit met hom? Die vraag het Martinus onkant gevang en hom teruggebring na die komplekse realiteit van die situasie. Gerard hy oorleef. Martinus het 'n knop in sy keel gevoel. Dit was uiters moeilik vir hom. Hy droom gereeld van sy broer, het min vriende en het deur lang periodes van kinderdepressie gegaan. En hoe dink u sal hy reageer as ons uitvind dat sy broer lewendig is? Martinus het nooit hierdie moontlikheid oorweeg nie. Die vraag het 'n nuwe heelal van kwessies en bekommernisse in sy gedagtes geopen. Dit sou 'n geweldige skok wees. Maar ook die grootste moontlike vreugde. Hy het diep asemhaal. Gerard het nooit die verlies ten volle oorkom nie. Trouwens, ek ook nie. Die moontlikheid om Gideon terug te hê, sou soos 'n wonderwerk wees. Der Miller het peinsend geknik. Ek verstaan. Wel, kom ons gaan met omsigtigheid en hoop voort. Hy het opgestaan. Ek sal onmiddellik reël dat materiaal vir die toets versamel word. Intussen, as u wil, kan u die seun deur die glas van die rehabilitasiekamer dophou. Ek vra net vir diskresie om hom nie te steur nie. Martinus het ingestem en met nog steeds bewende bene opgestaan. Sy hart het so hard geklop dat dit gelyk het of dit uit sy bors wou spring. In minder as 'n uur is sy lewe weer onderstebo gekeer, hierdie keer met die mees onverwagte en ongelooflike moontlikheid van hoop. Terug in die rehabilitasiekamer het Martinus homself diskreet by die waarnemingsvenster geposisioneer. Die seun Gideon, hy het geen twyfel meer gehad nie, het nou met legkaartstukke gewerk en 'n klein brug onder leiding van die terapeut gevorm. Terwyl hy elke beweging, elke uitdrukking dopgehou het, het Martinus 'n groeiende sekerheid gevoel. Dit was dieselfde manier om sy onderlip liggies te byt wanneer hy gekonsentreerd was, dieselfde manier om sy regterbeen effens te skud wanneer hy gesit het. Gewoontes wat hy so goed geken het en wat selfs tussen identiese tweelinge duidelik onderskeibaar was. Der Miller het na 'n paar minute teruggekeer. Alles is gereël.
'n Tegnikus sal diskreet 'n speekselmonster tydens sy peselhappie versamel as deel van die mediese roetine. En ek het reeds gevra dat die stelle vir die monster ook voorberei word. Dankie. Martinus kon nie sy oë van die seun afhaal nie. Hoe was sy vordering? Ek bedoel in terme van geheurstel. Die dokter het weer sy notas geraadpleeg. Stadig, maar konstant. Gevalle van traumatiese retrograde geheueverlies is ingewikkeld, veral by kinders. Hy het geleidelik spraak- en motoriese koördinasievaardighede herwin, alhoewel hy steeds probleme ondervind met take wat fyn motoriese vaardighede vereis. Wat persoonlike herinneringe betref, is die vordering minimaal. Hy rapporteer soms drome of sensasies wat soos fragmente van herinneringe lyk, maar niks wesenlik genoeg vir identifikasie nie. Watter soort drome? Dit behels gewoonlik 'n ander kind wat soos hy lyk. Ons het aangeneem dit kan 'n neef of 'n goeie vriend wees, maar die tweelingbroer het Martinus voltooi en 'n benoudheid in sy bors gevoel. Dis Gerhard wat in sy drome verskyn. Hulle het vir 'n paar oomblikke in stilte gestaan en die seun dopgehou wat, onbewus van die hele situasie, gekonsentreerd op sy boutaak gebly het. Wat gebeur nou? Het Martinus uiteindelik gevra. Nou wag ons. Ek sal persoonlik die verwerking van die monsters monitor en absolute geheimhouding verseker. Der Miller het stil gebly. Intussen stel ek voor die handhaaf die normale roetine met die ander seun. Moet niks noem totdat ons seker is nie. Dit sou wreed wees om verwagtinge te skep wat, hoe klein die moontlikheid ook al is, dalk nie bewaarheid word nie. Martinus het geknik, wetende dat die dokter reg was. Selfs met al die sekerheid wat hy gevoel het, moes die wetenskap bevestig wat sy hart reeds geweet het. Daardie aand was die terugkeer huis toe een van die mees surrealistiese ervarings van Martinus se lewe. Om die motor deur Johannesburg se chaotiese verkeer te bestuur, Gerhard by die skool te gaan haal, oor sy dag te vra, om met sy huiswerk te help, alles het gelyk of dit in 'n parallelle werklikheid gebeur, asof hy net die rol van homself speel, terwyl sy gedagtes en hart in daardie hospitaalkamer gebly het, met die seun wat hy geglo het Gideon was. Papa is vandag vreemd, het Gerhard tydens aandete opgemerk en hom met sy skerp oë dopgehou. Is ek? Martinus het probeer om normaal te glimlag. Net 'n bietjie moeg, seun. Dit was 'n besige dag. Hoe was dit by die hospitaal? Die opening van daardie vleuel wat papa help bou het. Martinus het amper sy vurk laat val. Hy het heeltemal vergeet dat hy Gerhard van die geleentheid vertel het. Dit was interessant. Hy het sy keel skoongemaak en probeer om gemaklik te klink. Ek het uiteindelik nie aan die amptelike seremonie deelgeneem nie. Ek het 'n noodvergadering met die direkteur gehad oor 'n paar besonderhede van die projek. Dit was nie presies 'n leuen nie, maar om die ware aard van daardie vergadering te verswyg, het Martinus skuldig laat voel. Hy het nog nooit tevore iets so betekenisvol vir Gerhard weggesteek nie. Die volgende dag was 'n marteling van wag. Martinus het voortdurend kontak met Der Miller gehou, wat verseker het dat die proses so vinnig as moontlik bespoedig word. Intussen, onder die dekmantel van 'n filantropiese vennootskap, het Martinus die hospitaal daagliks besoek en die seun wat Gideon kon wees, diskreet dopgehou. Tuis het dit al hoe moeiliker geword om normaal met Gerhard op te tree. S'nags, alleen in sy kamer, het Martinus ure lank deur ou foto's geblaai en elke fisiese detail van Gideon vergelyk met sy waarnemings van die seun in die hospitaal. Selfs die klein geboortemerk agter die regteroor, die hoofdetail wat die tweeling onderskei het hy geglo hy gesien het, alhoewel hy nie 'n duidelike genoeg uitsig gekry het om dit te bevestig nie. Op die oggend van die 4de dag het die telefoon gelui. Dit was Der Miller. Meneer van Wyk, die uitslag het gekom. Kan u onmiddellik na die hospitaal kom? Die dokter se stemtoon het niks verklap nie, en Martinus het gevoel hoe sy maag sak met die moontlikheid, hoe klein ook al, dat hy verkeerd was. Ek is op pad. Die rit na die hospitaal het soos die langste van sy lewe gevoel. Binne die huisbak het Martinus verskeie kere diep asem gehaal en homself probeer voorberei vir enige uitslag. Der Miller het op hom gewag in sy kantoor met 'n leer in sy hande en 'n neutrale uitdrukking. Langs hom was Marina Vosloo, hoof van die hospitaal se kinderpsigologiespan, wat Martinus vlugtig op een van sy vorige besoeke ontmoet het. Meneer van Wyk, sit asseblief, het die dokter genooi. Martinus het gehoorsaam, sy hart wat in sy bors hamer. En dit was al wat hy kon sê. Der Miller het die leer oopgemaak en 'n amptelik lykende dokument uitgehaal.
Die laboratorium het 'n gedetailleerde vergelykende analise uitgevoer. Die uitslag is afdoende. Hy het stil gebly en vir die eerste keer sedert hulle mekaar ontmoet het 'n glimlag op sy gesig verskyn. Daar is 'n 99,9999% sekerheid dat die seun bekend as Engeltjie inderdaad u biologiese seun is. Die wêreld rondom Martinus het vir 'n oomblik gelyk of dit verdwyn. Hy het sy oë toegemaak en trane het oor sy gesig begin stroom sonder dat hy dit kon beheer. Toe hy sy oë weer oopmaak, het sy stem byna onhoorbaar uitgekom. Gideon, my Gideon leef. Daardie sekerheid, nou wetenskaplik bewys, het 'n warboel van teenstrydige emosies in hom ontketen, ontsaglike vreugde oor die herontdekking van sy seun, maar ook oorweldigende skuldgevoel omdat hy hom nie vroeër gevind het nie, omdat hy sy dood aanvaar het sonder om genoegsaam te bevraagteken vir al die verlore jare. Miller het Martinus 'n paar oomblikke gegee om die nuus te verwerk voordat hy voortgegaan het. Ons verstaan dat dit 'n buitengewone situasie is, sonder presedent in my loopbaan. Dit is waarom ek Marina gevra het om ons vandag te vergesel. Die herintegrasie van Gideon in u familie sal noukeurig beplan moet word, met inagneming van sy toestand van geheueverlies en die emosionele impak op almal wat betrokke is. Marina het geknik en met 'n kalm en professionele stem oorgeneem. Meneer Van Wyk, eerstens wil ek sê dat ek die drang om u seun onmiddellik huis toe te neem, ten volle verstaan. Dit is natuurlik. Maar ons moet met uiterste omsigtigheid voortgaan. Gideon, en dit is nog steeds vreemd vir ons om hom na so lank by hierdie naam te noem, onthou u nie, of sy broer, of sy vorige lewe nie. Om hom skielik aan hierdie werklikheid voor te stel, kan traumaties wees en moontlik sy herstel benadeel. Martinus het geknik en sy trane afgevee. Ek verstaan. Ek wil doen wat die beste vir hom is. Hy het diep asemhaal. Hoe moet ons voortgaan? Ons stel 'n geleidelike benadering voor. Eerstens sal ons u aan hom voorstel as 'n vriend wat hom gereeld sal kom besoek, sonder om die verwantskap nog te openbaar. Dit sal julle in staat stel om 'n aanvanklike band in 'n veilige omgewing te vestig. Sy het 'n paar notas geraadpleeg. Soos hierdie verhouding ontwikkel, sal ons begin om elemente van sy ware geskiedenis bekend te stel, terwyl ons sy reaksies noukeurig dophou. Hoe lank sal dit neem? Onmoontlik om akkuraat te voorspel. Elke geval van geheueverlies is uniek. Sommige pasiënte herwin herinneringe vinnig wanneer hulle aan betekenisvolle snellers blootgestel word, terwyl ander dalk nooit hul herinneringe van voor die trauma ten volle herwin nie. Sy het saggies geglimlag. Die belangrikste is dat, ongeag watter herinneringe terugkeer of nie, hy die kans sal hê om sy identiteit te herbou, wetende wie hy werklik is en met die ondersteuning van sy ware familie. Miller het ingegryp. Daar is ook regsaspekte om te oorweeg. Tegnies was daar 'n ernstige fout in die identifisering van slagoffers tydens die ongeluk. Dit bring komplekse kwessies na vore wat amptelik aangespreek sal moet word. Ek gee nie nou om daaroor nie, het Martinus emosioneel geantwoord. Ek wil net my seun terug hê. Ons verstaan volkome. Vereers sal ons op Gideon se herintegrasie fokus. Die regsaspekte kan later hanteer word. Hy het stil gebly. Maar daar is 'n ewe belangrike kwessie wat nie uitgestel kan word nie, u ander seun Gerard. Hoe en wanneer beplan u om hom te vertel? Die vraag het Martinus soos 'n emmer koue water getref. Te midde van die emosie van die bevestiging oor Gideon, het hy vir 'n oomblik vergeet van die impak wat hierdie nuus op Gerard sou hê. My God! Gerard! Hy het sy hand deur sy hare gehaal en probeer om sy gedagtes te orden. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Dis iets ondenkbaar. Hoe verduidelik jy aan 'n kind dat die tweelingbroer wat hy geglo het hy verloor het, lewendig is, maar hom nie onthou nie? As ek mag voorstel, het Marina ingegryp, sou dit verstandig wees om Gerard eers te vertel nadat ons die proses van toenadering tussen u en Gideon begin het. Sodoende sal ons 'n beter idee hê van hoe ontvanklik Gideon is en kan ons u beter lei oor hoe om hierdie uiters delikate gesprek te voer. Martinus het ingestem, steeds besig om die omvang van wat besig was om te gebeur te assimileer. En wanneer kan ek Gideon begin besoek amptelik? Ons kan môre reeds begin, het Miller geantwoord. Ek sal reël dat hy ingelig word oor 'n nuwe vriend wat belangstel om hom te ontmoet. Ons sielkundige sal die weg baan en u voorstel as iemand wat deur sy storie geraak is en graag wil help.
Terwyl die dokters die besonderhede van die plan bespreek het, het Martinus by die kantoorvenster uitgekyk en die Johannesburgse lig dopgehou. Vir die eerste keer in 2 jaar het hy iets anders gevoel as die pyn en skuldgevoel wat sy konstante metgeselle geword het. Dit was hoopbroos, versigtig, maar onteensiglik teenwoordig. Sy seun was lewendig. Gideon was lewendig. En nou het hulle almal saam 'n nuwe uitdaging in die gesig gestaar, om 'n familie wat deur die noodlot versplinter is en herenig is deur 'n toeval wat aan die wonderbaarlike gegrens het, te herbou. Martinus se eerste amptelike besoek aan Gideon is noukeurig beplan. Marina het aan die seun verduidelik dat dit spesiale vriend hom sou kom ontmoet, 'n meneer wat baie geraak is deur sy storie en hom wou help. Gideon, of Engeltjie soos hy gewoond was om in die hospitaal genoem te word, het nuuskierigheid getoon, maar ook 'n sekere skaamheid oor die vooruitsig. Martinus het daardie middag by die hospitaal aangekom met sy hart in sy keel. Hy het eenvoudige klere gekies volgens die sielkundige span se leiding om nie die seun met 'n te formele voorkoms te intimideer nie. In sy hande het hy 'n beskeie geskenk gebring, 'n 3-dimensionele legkaart wat die sielkundiges voorgestel het as voordelig vir sy kognitiewe rehabilitasie. Onthou, het Marina opdrag gegee terwyl sy hom deur die gang na die ontspanningskamer gelei het, hou die gesprek lig en natuurlik. Moenie enige verbintenis forceer nie. Laat hom die pas van die interaksie bepaal. Martinus het geknik, alhoewel hy innerlik geveg het teen die drang om sy seun te omhels en onmiddellik die hele waarheid te vertel. By die deur van die ontspanningskamer het hy Gideon vir 'n paar sekondes dopgehou voordat hy ingegaan het. Die seun het by 'n klein tafeltjie gesit en gekonsentreerd geteken. Sy ernstige uitdrukking, die manier waarop hy die potlood vasgehou het, alles was so bekend dat dit seer gemaak het. Gideon, het Marina saggies geroep en doelbewus die regte naam gebruik om hom daaraan te begin gewoond maak. Hierdie is meneer Martinus, daardie vriend waarvan ek gepraat het. Die seun het sy oë van die tekening opgelig. Vir 'n oomblik het Martinus gedink hy sien 'n flits van herkenning in daardie blik, maar dit was so vlugtig dat dit net sy verbeelding, sy desperate wens, kon gewees het. "Hallo," het Gideon skaam gesê. "Hallo," het Martinus geantwoord, sy stem byna swak van emosie. Hy het 'n paar huiwerige tree gegee en op die stoel oorkant die seun gaan sit met 'n respekvolle afstand. "Wat teken jy?" Gideon het na sy tekening gekyk, toe weer na Martinus. "Dis 'n droom wat ek gehad het." Hy het die papier gedraai sodat Martinus kon sien. Dit was 'n eenvoudige tekening van 2 identiese kinders, hand aan hand, voor wat gelyk het na 'n groot huis. Martinus se hart het amper gaan staan. Dit was die herhuis in Sandhurst, vereenvoudig deur kinderlike persepsie, maar onmiskenbaar met sy kenmerkende klipingang en die groot siprusboom aan die kant. Dis 'n baie mooi tekening, het hy daarin geslaag om te sê en gesukkel om sy kalmte te behou. "Ek droom altyd van hierdie seun," het Gideon verduidelik en na die ander figuur gewys wat identies aan hom in die tekening was. "Ek weet nie wie hy is nie, maar ons het baie pret in die droom." Marina, wat die interaksie dopgehou het, 'n subtiele gebaar na Martinus gemaak en hom daaraan herinner om nie oormatig te reageer nie. "Dit moet 'n lekker droom wees," het Martinus opgemerk en probeer om gemaklik te klink ten spyte van die emosie wat hom versmoor het. "Dit is." Gideon het effens geglimlag. Marina sê dit is dalk 'n regte herinnering, maar ek kan nie onthou wanneer dit gebeur het nie. Hy het sy kop gekantel en Martinus met nuuskierigheid bestudeer. "U lyk bekend. Het ons mekaar al voorheen gesien?" Die vraag, so direk en onverwags, het Martinus onkant gevang. Hy het die sielkundige se blik op hom gevoel, wat hom gewaarsku het om by die plan te hou. "Miskien het jy my hier in die hospitaal gesien." "Ek kom gereeld hier," het hy geantwoord en die ontwykende antwoord gekies waarop hulle ooreengekom het. Gideon het gelyk of hy die verduideliking aanvaar het en sy aandag na die tekening teruggekeer. "Ek het iets vir jou gebring," het Martinus gesê en die pakkie met die legkaart aangebied. "Die dokters het my vertel jy hou van uitdagings." Die seun se oë het opgehelder toe hy die geskenk oopmaak. Dit was 'n 3-dimensionele legkaart wat die Eiffeltoring voorgestel het. "Wof, dit lyk moeilik," het hy uitgeroep en onmiddellik die stukke begin ondersoek. "Ons kan dit saam bou, as jy wil," het Martinus voorgestel en 'n mengsel van vreugde en pyn gevoel terwyl hy sy seun se entoesiasme dopgehou het. Hoeveel oomblikke soos hierdie het hy die afgelope 2 jaar gemis? Hoeveel het hy voor dit vermors, toe hy sy volledige familie gehad het, maar te besig was om sy ryk te bou?
Die volgende 40 minute is spandeer met albei gekonsentreerd op die legkaart. Die interaksie het natuurliker gevloei as wat enigiemand vir 'n eerste ontmoeting kon verwag. Gideon het af en toe eenvoudige vrae aan Martinus gevra oor waar hy woon, of hy kinders het, 'n vraag wat sy hart deurboor het, waarvan hy hou. Martinus het met versigtige halwe waarhede geantwoord, volgens die draaiboek wat deur die sielkundige span voorberei is. Hy het gesê hy woon in Johannesburg, dat ja, hy het 'n seun van Gideon se ouderdom, en dat hy van rugby en bordspelletjies hou. Toe dit tyd was om die besoek af te sluit, het Gideon met sigbare teleurstelling na die gedeeltelik voltooide legkaart gekyk. "Kom u môre terug?" het hy gevra en beide Martinus en Marina verras met die direkte belangstelling. "As jy wil," het Martinus geantwoord en probeer om nie te wys hoeveel daardie vraag vir hom beteken het nie. "Ek wil. Ons moet die toring klaarmaak." Op pad terug huis toe kon Martinus nie die trane wat hy gedurende die hele besoek teruggehou het, bedwing nie. Dit was 'n onbeskryflike mengsel van emosies, vreugde oor die herontmoeting met Gideon, pyn oor die verlore jare, skuldgevoel omdat hy Gerard steeds in die duister gehou het oor hierdie monumentale ontdekking, en vrees vir die lang en onsekere pad van herstel wat voorlê. In die volgende dae het Martinus 'n roetine gevestig. In die oggend het hy van die huis af gewerk en net die mees noodsaaklike sake van sy maatskappye hanteer. In die middag het hy Gideon in die hospitaal besoek, elke keer vir langer periodes. Met Gerard het hy die gewone roetine gehandhaaf, skool, terapie, aandete tuis, terwyl hy die groeiende gewig van die geheim gedra het. 'N week na die eerste ontmoeting, tydens die gereelde vergadering met die mediese span, het Marina 'n voorlopige evaluering aangebied. Die vordering is merkwaardig. Gideon toon 'n natuurlike verbintenis met u, wat uiters positief is. Hy vra na u wanneer u nie teenwoordig is nie, en lyk meer opgewonde en kommunikatief na u besoeke. Het hy enige teken van erkenning getoon? Enige herinnering? Het Martinus angstig gevra. Nie direk nie, maar daar is subtiele aanduidings. Die herhalende drome met die tweelingbroer word meer gedetailleerd. En gister tydens die kunsterapie-sessie het hy 'n klavier geteken en gesê die klank laat hom warm van binne voel, in moontlike verwysing na u vrou wat gespeel het. Miller, wat ook aan die vergadering deelgeneem het bygevoeg. Fisies gaan hy steeds goed vooruit. Die fyn motoriese koördinasie bied steeds uitdagings, maar die verskil in vergelyking met toe hy hier aangekom het, is indrukwekkend. Neurologies sien ek geen rede waarom hy nie uiteindelik 'n heeltemal normale lewe kan lei nie. Martinus het die inligting met 'n hart vol hoop geabsorbeer. En wat van die regsaspekte van die situasie? Het hy gevra, uiteindelik gereed om die praktiese implikasies van die ontdekking die hoof te bied. Ons regspan werk daaraan, het Miller geantwoord. Dit is 'n ongekende geval, maar die feite is onbetwisbaar. Daar was 'n katastrofiese fout in die identifisering van die slagoffers tydens 'n chaotiese situasie. Ons is in kontak met die bevoegde owerhede om die situasie te reguleer. Sal ek die Martinus het gehuiwer, nie in staat om 'n liggaam te sê nie. Die ander kind moet sien wat verkeerlik as Gideon geïdentifiseer is. Die dokter het stil gebly en sy woorde geweeg. Tegnies ja vir die regsproses van regstelling. Maar dit kan later hanteer word, wanneer u voorbereid voel. Vereers moet die fokus op Gideon en sy herintegrasie wees. Die gesprek het toe na die volgende fase van die plan gedraai, wanneer en hoe om die waarheid aan Gerard te vertel. Na lang besprekings het hulle tot 'n konsensus gekom dat dit tyd was. Die band tussen Martinus en Gideon was besig om te versterk, en om langer te wag, het net die risiko verhoog dat Gerard op ander maniere sou uitvind. Daardie aand, terwyl hy terug huis toe gery het, het Martinus geestelik geoefen hoe hy die nuus aan Gerard sou oordra. Hoe verduidelik mens iets so buitengewoon, so ver buite normale begrip? Hoe berei mens jou seun voor op die feit dat die broer waaroor hy 2 jaar lank gerou het, lewendig was, maar hom nie onthou het nie? Die herrehuis was stil toe hy aankom. Tannie Sunny het hom ingelig dat Gerard reeds geëet het en in sy kamer was, besig met sy huiswerk. Martinus het stadig die trappe opgestap en die gewig gevoel van die onthulling wat hy op die punt was om te maak. Hy het saggies aan die kamerdeur geklop en ingegaan nadat hy Gerard se antwoord gehoor het. Die seun het by sy lesenaar gesit, gekonsentreerd op 'n wiskundeboek. Hy het sy oë opgelig en geglimlag toe hy sy pa sien. "Hallo, pappa. Is alles reg?" Martinus het op die rand van die bed gaan sit en probeer om die bewing in sy hande te beheer. "Seun, ek moet met jou praat oor iets baie belangriks."
Gerard het die boek toegemaak en die erns in sy pa se stemtoon opgemerk. Hy het in sy stoel omgedraai om hom in die oë te kyk. Het iets gebeur? Ja, iets het gebeur. Martinus het diep asemhaal. Iets buitengewoons. Iets wat ons lewens heeltemal sal verander. Die seun het in stilte gewag, sy uitdrukking 'n mengsel van nuuskierigheid en bekommernis. Onthou jy toe ek 'n paar weke gelede gereeld die Sterretjie Hospitaal begin besoek het? Toe Gerard knik, het hy voortgegaan. Dit was nie net vir die filantropiese werk soos ek jou vertel het nie. Ek het iemand daar gevind, iemand wat ons gedink het ons vir altyd verloor het. Gerard se gesig het verwarring getoon. Wie? Martinus het sy seun se hande vasgehou en hom direk in die oë gekyk. Jou broer Gerard. Gideon leef. Die stilte wat gevolg het, het gelyk of dit 'n ewigheid duur. Gerard het na sy pa gekyk asof hy nie die woorde verstaan nie. Wat sê pappa? Sy stem het verstik uitgekom. Hoe bedoel pappa leef? Ons was by ons het blomme neergesit, hy kon nie die sin voltooi nie, verwysend na die gereelde besoeke aan die begraafplaas. Ek weet dit klink onmoontlik. Martinus het sy seun se hande saggies gedruk. Daar was 'n verskriklike fout op die dag van die ongeluk. Die Charles was totaal baie beseerdes oorlaaide hospitale. Gideon is naby die toneel gevind, gedesoriënteerd, sonder dokumente. Hy is na 'n ander hospitaal geneem as die waarin jy en mamma geneem is. Gerard het skielik opgestaan en weggestap asof hy fisiese afstand nodig gehad het om die inligting te verwerk. Dit kan nie waar wees nie. Sy stem het gewissel tussen ongeloof en 'n pynlike hoop. Ons het hom begrawe. Ek onthou die kus, dit was nie hy nie. Martinus het ook opgestaan en versigtig nader gekom. Dit was 'n ander kind, ook 'n slagoffer van die ongeluk, wat verkeerdelik as Gideon geïdentifiseer is. Ek weet dit is moeilik om te glo, maar ons het natoetse gedoen. Dit is 100% bevestig. Dis jou broer Gerard. Die seun het gewankel, asof sy bene hom nie meer kon dra nie. Martinus het hom ondersteun en hom na die bed gelei, waar hulle langs mekaar gesit het. Trane het oor Gerard se gesig begin stroom. As dit waar is, hoekom het hy ons nooit gesoek nie? Hoekom het hy so lank weggebly? Hy het ernstige koptrauma opgedoen. Hy het geheueverlies, seun. Hy onthou niks van sy lewe voor die ongeluk nie. Nie van my nie, nie van jou nie, nie van mamma nie. Nie eers sy eie naam nie. Gerard het sy gesig met sy hande bedek, sy skouers wat met ingehoue snikke geruk het. Toe hy uiteindelik weer na sy pa opkyk, was daar 'n mengsel van emosies in sy oë, hoop, vrees, verwarring en verbasend genoeg, woede. Hoekom het pappa my nie vertel sodra pappa uitgevind het nie? Hoe lank weet pappa al? Die vraag het Martinus soos 'n fisiese hou getref. Alhoewel hy geweet het dit was die natuurlike reaksie, het dit seer gemaak om die wantroue in sy seun se oë te sien. 'n Paar weke. Hy het besluit om heeltemal eerlik te wees. Ek moes absoluut seker wees voordat ek jou vertel het, Gerard. Ek kon nie die risiko loop om hierdie hoop te gee, en dan uit te vind ek was verkeerd nie. En ons moes sy toestand verstaan, die wegbaan. Hy is baie broos. Ek wil hom sien, het Gerard verklaar en sy trane met vasberadenheid afgevee. Nou. Ons kan nie nou gaan nie, seun. Dis laat, en ons moet dit versigtig doen. Gideon weet nog nie wie hy regtig is nie. Ons stel die inligting geleidelik bekend, onder mediese leiding. Hy weet nie eers hy is my broer nie. Gerard se stem was gelaai met ongeloof. Nog nie. Hy glo hy is 'n seun met die naam Engeltjie, wat na 'n ongeluk gevind is en geen familie het nie. Martinus het stil gebly. Maar ek het hom elke dag besoek en 'n verhouding gebou. En hy het herhalende drome oor jou, Gerard. Hy het julle twee saamgeteken voor ons huis. Nuwe vlaag van emosie het oor Gerard se gesig gespoel. Vir 'n oomblik het hy gelyk of hy in gedagtes verdwaal het, besig om die omvang van die onthulling te absorbeer. En nou? Wat gebeur nou? Gaan hy huis toe kom? Uiteindelik, ja. Martinus het probeer om die verwagting met realisme te temper. Maar dit sal 'n geleidelike proses wees. Eerstens moet ons hom vertel wie hy regtig is. Dan moet ons jou as sy broer voorstel. Die dokters glo dit kan help om sy herinneringe te wek. Maar selfs as die herinneringe nie ten volle terugkom nie, is dit steeds Gideon. Dis steeds jou broer.
Gerard het vir 'n lang tyd in stilte gebly en alles verwerk. Toe hy weer praat, was sy stem kalmer, maar gelaai met emosie. Ek het altyd geweet, pappa. Op een of ander manier het ek altyd geweet hy het nie regtig weggegaan nie. Hy het na die foto op die bidkassie gekyk, waar die tweeling op 'n laaste verjaarsdag saam omhels en glimlag. In my drome was hy altyd oké. Nie hartseer of bang nie, net besig om te wag dat ons hom vind. Martinus het sy seun omhels en toegelaat dat sy eie trane uiteindelik vrylik val. Ons gaan hom huis toe bring, Gerard. Ons gaan hom help onthou of nuwe herinneringe bou as die oues nie terugkom nie. Die belangrikste is dat ons weer saam is. Pa en seun het vir 'n lang tyd omhels gebly, verenig deur die gedeelde pyn van die afgelope 2 jaar en die onverwagte hoop wat opgekom het toe hulle dit die minste verwag het. Die volgende oggend het Martinus en Gerard 'n lang gesprek met Dr. Pretorius gehad, die sielkundige wat Gerard sedert die ongeluk begelei het. Sy het die seun gehelp om die buitengewone nuus te verwerk en hom voorberei vir die deurslaggewende rol wat hy in sy broer se herstel sou speel. Jy moet verstaan, Gerard, dat jou broer fisies gesond is, maar sy gedagtes het 'n beduidende trauma ondergaan, het die sielkundige saggies verduidelik. Wanneer julle mekaar uiteindelik ontmoet, mag hy dalk nie onmiddellike erkenning toon nie. Dit beteken nie hy gee nie om nie of dat die verbintenis tussen julle verlore is nie. Net dat dit tyd en geduld sal verg. Gerard het geknik en elke woord met 'n indrukwekkende volwassenheid geabsorbeer. Ek verstaan. Ek sal hom help onthou, maar as hy nie kan nie, is dit ook reg, ons kan nuwe herinneringe skep. Die sielkundige het geglimlag, bewonderend oor die seun se veerkragtigheid. Presies. En onthou, julle twee het verskillende, maar ewe intense traumas deurgemaak. Dit sal 'n genesingsreis vir albei wees. Na die sessie het Martinus ter Miller gebel en hom op hoogte gebring van die gesprek met Gerard. Saam het hulle die plan vir die volgende stappe uiteengesit. Eerstens, om die waarheid aan Gideon te openbaar, en dan, as sy reaksie positief was, om die ontmoeting met sy broer te reël. 3 dae later, na noukeurige voorbereidings en verskeie vergaderings met die mediese span, het die oomblik aangebreek om die waarheid aan Gideon te vertel. Martinus het gevoel asof hy die belangrikste dag van sy lewe sedert die geboorte van die tweeling beleef. Die kamer wat vir die gesprek gekies is sorgvuldig voorberei om verwelkomend en rustig te wees. Marina sou teenwoordig wees, maar diskreet op die agtergrond bly, gereed om in te gryp indien nodig. Op 'n lae tafeltjie het hulle 'n familiefotoalbum geplaas wat Martinus met sorg voorberei het, beginnend met onlangse beelde van Gerard en die huis, en geleidelik ouer foto's ingesluit, insluitend van die tyd toe die tweeling babas was. Toe Gideon die kamer binnekom, het sy gesig opgehelder toe hy Martinus sien. In die afgelope paar weke het hulle 'n opregte verhouding opgebou en ure saam spandeer om legkaarte te bou, te teken en oor ligte onderwerpe te gesels. "Hallo Martinus," het hy opgewonde gegroet. "Het u vandag nog 'n legkaart gebring?" "Nee, Gideon." Martinus het geglimlag en probeer om die bewing in sy stem te beheer. "Vandag het ek iets anders gebring. Iets baie spesiaals." Die seun het op die bank langs Martinus gaan sit en met nuuskierigheid na die fotoalbum op die tafel gekyk. "Wat is dit?" "Dis foto's van my familie." Martinus het die eerste bladsy versigtig oopgemaak en 'n onlangse foto van Gerard gewys. "Hierdie is my seun." Gideon het vooroor geleun om beter te sien, en sy hele liggaam het gelyk of dit vries. Die uitdrukking op sy gesig het verander in 'n mengsel van verwarring en erkenning. "Dis die seun uit my drome," het hy gefluister en die foto met die punt van sy vingers aangeraak. Martinus se hart het vinniger geklop. Dit was die deurslaggewende oomblik. "Sy naam is Gerard," het hy saggies gesê. En hy het baie lank gewag om sy broer weer te sien. Gideon het sy blik opgelig, sy oë vol vrae. "Broer?" Martinus het geknik en gevoel hoe die emosie sy keel toetrek. "Ja, Gideon. Hy is jou tweelingbroer. En ek is jou pa." Die stilte wat gevolg het, het gelyk of dit die hele wêreld bevat. Gideon het stip na Martinus gekyk, dan na die foto, dan weer na Martinus. Sy asemhaling het versnel en vir 'n kommerwekkende oomblik het Marina 'n tree vorentoe gegee, bang dat hy in 'n toestand van paniek sou verval. Maar toe het iets buitengewoons gebeur. Gideon het sy oë toegemaak en dit styf toegeknyp, asof hy iets intens visualiseer. 'n Groot huis, het hy gemompel, byna vir homself. Met 'n hoë boom voor.
'n kamer met 2 beddens. Speelgoedvliegtuie wat aan die plafon hang. Martinus het gevoel hoe die trane vrylik oor sy gesig stroom. Ja, Gideon. Dis ons huis. Jou en Gerard se kamer. Ek het een keer uit daardie boom geval, het Gideon voortgegaan, sy oë steeds toe, sy stem ver soos hy toegang verkry tot herinneringe wat diep begrawe was. Jy het my binnengedra. Jy was so bang ek het seer gemaak. Dit was 'n ware herinnering, 'n voorval van 3 jaar gelede, toe Gideon, altyd meer avontuurlustig as sy broer, probeer het om die siprusboom in die tuin te klim en geval het, wat gelei het tot 'n gebreekte arm en 'n paniekerige Martinus. Jy onthou, het Martinus gefluister en skaars geglo wat besig was om te gebeur. Gideon het sy oë stadig oopgemaak, en daar was iets anders in hulle, 'n flits van herkenning, nog broos, maar onteenseglik teenwoordig. Papa. Die woord het huiwerig uitgekom, en getoets hoe dit klink, hoe dit voel. Dit was al wat Martinus nodig gehad het om te hoor. Met 'n hart wat oorloop van emosie, het hy sy arms oopgemaak, en Gideon, na 'n oomblik se huiwering, het homself daarin gewerp. Die drukkie was lomp, nog nie heeltemal natuurlik nie, maar dit was 'n begin, die eerste tree op die pad terug huis toe. Die dag van die herontmoeting tussen die tweeling is noukeurig beplan. Na die gedeeltelike onthulling aan Gideon en sy eerste flitse van herinnering, het die mediese span dit raadsaam geag om na die volgende stap oor te gaan. Martinus het die situasie in die fynste besonderhede aan Gerard verduidelik en hom voorberei op alle moontlikhede, van 'n onmiddellike herkenning tot 'n reaksie van afstand. Onthou, seun, het Martinus gesê terwyl hulle daardie sonnige Saterdagoggend na die hospitaal gery het, jou broer is nog steeds verward. Selfs al reageer hy nie soos ons verwag nie, beteken dit nie dat die verbintenis tussen julle nie meer bestaan nie. Gerard het geknik en by die venster uitgekyk. Hy was abnormaal stil, verlore in sy eie gedagtes. Die afgelope paar nagte kon hy skaars slaap en het gewissel tussen uitbarstings van vreugde en oomblikke van diep angs. En as hy nie van my hou nie, het hy uiteindelik gevra en die vrees wat hom verteer het, verwoord. Martinus het die motor by die hospitaal parkeer en omgedraai om sy seun in die oë te kyk. Gerard, julle twee het 'n band gedeel sedert voor julle gebore is. Selfs met die geheueverlies het Gideon voortdurend van jou gedroom. Daar is iets sterker as herinneringe wat julle twee verbind. Die seun het diep asem gehaal en moed bymekaar geskraap. Saam het hulle deur die nou bekende gange van die Sterretjie Hospitaal gestap na 'n klein kamer wat spesiaal vir die ontmoeting voorberei is. Miller en Marina het reeds op hulle gewag. Hoe gaan dit vandag met hom? Het Martinus gevra terwyl Gerard senuweeagtig rondgekyk het. Angstig, maar stabiel, het Marina geantwoord. Sedert ons gesprek eergister het hy nog 'n paar terugflitse gehad, hoofsaaklik wat verband hou met oomblikke saam met sy broer. Dit is buitengewone vordering. Gerard, wat tot dusver 'n bewonderenswaardige kalmte behou het, het tekens van toenemende senuweeagtigheid begin toon. Sy vingers het op sy been getrommel en hy het sy onderlip gebyt, dieselfde gebaar wat Gideon gemaak het wanneer hy angstig was, 'n toeval wat nie Martinus se waarneming ontgaan het nie. Alles is reg, Gerard, het sy pa hom gerusgestel en sy hand op sy skouer geplaas. Wees net jouself. Miller het sy horlosie nagegaan. Dis tyd. Ek gaan hom haal. Hy het stil gebly voordat hy uitgegaan het. Onthou, geduld en kalmte bo alles. Die minute wat gevolg het, het vir pa en seun soos 'n ewigheid gevoel. Gerard het styf op die bank bly sit, sy oë op die deur gefestig. Martinus kon die spanning voel wat van hom uitstraal. Uiteindelik het die deurknop gedraai. Miller het eerste ingekom, gevolg deur Gideon, wat kleiner en broeser gelyk het as wat hy in werklikheid was, miskien weens die duidelike senuweeagtigheid in sy houding. Hy het by die ingang stilgehou, sy oë wat die kamer deursoek het, totdat hulle Gerard gevind het. Die wêreld het op daardie oomblik gelyk of dit vries. Die tweeling het mekaar in absolute stilte aangekyk, 'n stille, primordiale kommunikasie wat plaasgevind het op 'n vlak wat die volwassenes teenwoordig net kon voorstel. Dit was Gerard wat die stilte gebreek het en stadig opgestaan het. "Hallo Gideon," het hy gesê, sy stem skaars meer as 'n fluistering. Gideon het 'n huiwerige tree vorentoe gegee, sy voorkop gefrons in konsentrasie, asof hy probeer om toegang te kry tot iets wat diep in sy gedagtes begrawe was. Gerard? Die naam het soos 'n vraag uitgekom, maar daar was 'n toon van erkenning daarin. Nog 'n tree.
Hulle was nou minder as 'n meter van mekaar af en het mekaar met intensiteit bestudeer. Vir enige waarnemer sou die toneel surrealisties wees. Dit was asof 'n seun na sy weerkaatsing in 'n effens verwronge spieël gekyk het, wat onafhanklik beweeg het. Jy was vroeër bang vir donderweer, het Gideon skielik gesê, sy stem met 'n sekerheid wat almal verras het. Jy het na my bed gekom as jy nagmerries gehad het. Gerhard se oë het groot geword, 'n eensame traan wat oor sy wang loop. En jy het my altyd laat bly, selfs al het jy gemaak asof ek jou slaap versteur. 'n Huiwerige glimlag het op Gideon se gesig verskyn. Hy het sy hand na sy eie nek gebring, asof hy iets soek. Ons het dieselfde halsnoere gehad. Met die letter G, ek het nog myne. Gerhard het die kettinkie wat hy onder sy hemp weggesteek het, uitgetrek. Ek het joune ook geberre. Dis by die huis. Iets het in die atmosfeer van die kamer verander. Die aanvanklike spanning het plek gemaak vir 'n groeiende bekendheid, soos die geleidelike herkenning van 'n liedjie wat lank vergete was, maar wat steeds iewers diep in die siel gevibreer het. Kan ek jou 'n drukkie gee? Het Gideon gevra, sy stem wat 'n roerende kwesbaarheid openbaar. Sonder om op 'n antwoord te wag, het Gerhard vorentoe beweeg en die afstand tussen hulle uitgewis. Die arms het eers lomp ontmoet en toe aangepas in 'n drukkie wat gelyk het of dit 2 jaar se skeiding in sekondes herwin het. Die volwassenes in die kamer het in respekvolle stilte toegekyk, getuies van die herverbinding van 'n band wat nie eens trauma en geheueverlies heeltemal kon verbreek nie. Ek het jou elke dag gemis, het Gerhard gemompel, sy stem gebroke van emosie. Ek het gevoel 'n deel van my het ontbreek, het Gideon geantwoord. Selfs sonder om te onthou wie jy was. Toe hulle uiteindelik uitmekaar gaan, was albei se gesigte nat van trane, maar hulle het geglimlag. Miller het 'n diskrete teken vir Martinus gemaak, wat die boodskap verstaan het. Dit was tyd om die seuns 'n bietjie ruimte te gee. Kom ons gaan vir 'n oomblik uit, het Martinus aan die dokters voorgestel. Laat hulle 'n bietjie alleen praat. Marina het geknik, duidelik ontroer deur die toneel wat sy pas aanskou het. Ons sal naby bly, in geval hulle ons nodig het sy ingestem en Martinus en Miller uit die kamer gevolg. In die gang, buite die seuns se gehoor, het Miller nie sy bewondering weggesteek nie. In 25 jaar se medisyne het ek nog nooit so iets gesien nie. Dit is asof hulle 'n kommunikasiekanaal het wat bewuste geheue oorskry. Die verbintenis tussen identiese tweelinge is een van die mees fascinerende verskynsels in neuropsigologie, het Marina bygevoeg. Daar is studies wat in sommige gevalle byna telepatiese bande voorstel. Wat ons daar binne gesien het, lyk of dit hierdie teorieë bevestig. Martinus het net geknik, nie in staat om woorde te vind om die emosie wat hom oorweldig het, uit te druk nie. Deur die klein venstertjie in die deur kon hy sy seuns langs mekaar op die bank sien sit, opgewonde besig om te gesels, identiese gebare wat die gesprek onderstreep asof hulle nooit geskei was nie. Wat gebeur nou? Het hy uiteindelik gevra. Ons sal voortgaan met die gereelde besoeke en die tyd wat hulle saam spandeer geleidelik verleng, het Marina geantwoord. As alles soos vandag bly vorder, kan ons oor 'n paar weke begin om eksperimentele besoeke aan u huis te oorweeg. Miller het saamgestem en bygevoeg. Uit 'n neurologiese oogpunt blyk die kontak met sy broer 'n kragtige katalisator vir geheueherstel te wees. Gideon se brein maak verbindings wat 'n paar dae gelede onmoontlik gelyk het. Die gesprek is onderbreek deur gelag wat van binne die kamer gekom het, die soetste klank wat Martinus in 2 jaar gehoor het. Toe hulle uiteindelik terugkeer, het hulle die tweeling gevind wat stories deel, mekaar se sinne voltooi, en fragmente van 'n verlede herwin wat vir Gideon nog los stukke van 'n legkaart was, maar wat Gerhard geduldig gehelp het om in te pas. En toe klim jy op die koektafel, onthou jy? Het Gerhard opgewonde gesê en 'n verjaarsdagpartytjie beskryf. Mamma het amper 'n aanval gekry, maar pappa het nie opgehou lag terwyl hy jou probeer afhaal het nie. By die vermelding van Helena het 'n oombliklike stilte oor die kamer geval. Gideon het na Martinus gekyk, 'n onuitgesproke vraag in sy oë. Mamma, het hy huiwerig begin. Sy was ook in die ongeluk, nee. Martinus het langs sy seuns gaan sit en Gideon se hand saggies vasgehou. Ja, seun. Sy het bestuur toe dit gebeur het. Gideon het sy oë laat sak en die inligting verwerk. 'n Paar stille trane het oor sy gesig gestroom. Ek kan haar nie reg onthou nie. Net sensasies. Die reuk van 'n parfuum. Musiek op 'n klavier. Chopin het Gerhard saggies voltooi.
Sy het altyd Chopin gespeel as sy gedink het ons slaap. Nosterne in Emol Mayer het Gideon gemompel en almal verras met die presisie van die herwonne herinnering. Ek het van die trap afgeluister, weggesteek. Martinus het gevoel hoe sy hart toetrek. Dit was presies wat gebeur het. Gideon het dikwels uit die bed ontsnap nadat almal gedink het hy slaap, net om Helena te hoor speel. Sy was liewer vir julle twee as enigiets in die wêreld, het hy gesê, sy stem gebroke van emosie. Die drie het vir 'n paar oomblikke in stilte gebly, verenig deur die herinnering aan Helena en die gedeelde pyn van haar afwesigheid. Toe, asof hulle 'n stilswygende ooreenkoms volg, het die gesprek teruggekeer na ligter onderwerpe, skoolstories, gunsteling speletjies, klein kattekwaad wat die tweeling saam aangevang het. Die tyd het te vinnig verbygegaan en weldra het die oomblik aangebreek om die eerste ontmoeting af te sluit. Miller het saggies verduidelik dat dit belangrik was om Gideon nie met te veel emosies op een slag te oorweldig nie. Julle kan oor môre weer ontmoet, het hy beloof. En as alles goed bly gaan, kan die besoeke daagliks word. Die afskeid was moeilik. Die broers het mekaar lank omhels, asof hulle bang was dat die skeiding weer permanent kon word. Ek sal volgende keer foto's van ons bring, het Gerard beloof. En daardie kaartspelletjie wat ons uitgevind het, onthou jy? Gideon het geglimlag en geknik. Kosmiese geveg. Met die mal reëls wat net ons verstaan het. Presies daai een. Gerard het gelag, verheug oor nog 'n herwonne fragment van herinnering. Op pad terug huis toe het Gerard nie opgehou praat nie, oorlopends toe van entoesiasme en emosie. Planne vir wanneer Gideon uiteindelik huis toe kon kom, idees om hom te help om meer herinneringe te herwin, bekommernisse oor hoe die heraanpassing by die skool sou wees. Ek sal hom help met die vakke wat hy gemis het. En ek moet vir my vriende verduidelik dat hy hulle nie dadelik sal onthou nie, maar dat hulle nie ontsteld moet wees nie. Martinus het geglimlag en af en toe sy seun deur die trispieël dopgehou. Die transformasie was duidelik, die stil en introverte Gerard van die afgelope 2 jaar het verdwyn, vervang deur 'n weergawe nader aan die seun wat hy voor die tragedie was. Tuis na aandete het Gerard urelang foto's, speelgoed en betekenisvolle voorwerpe gekies om op die volgende besoek saam te neem. Martinus het hom van die kamerdeur af dopgehou en 'n ontsaglike dankbaarheid gevoel vir die tweede kans wat die lewe hulle gegee het. Daardie aand, vir die eerste keer in 'n lang tyd, het Gerard sonder nagmerries geslaap. Toe Martinus by die kamer verbygaan om hom na te gaan voordat hy gaan slaap, het hy hom diep aan die slaap gevind, effens 'n glimlag op sy gesig, die halsnoer met die letter G veilig in sy hand. Die besoeke tussen die broers het die middelpunt van die gesinsroetine geword. Aanvanklik het dit in die hospitaal plaasgevind, altyd onder toesig van die mediese span. Soos die weke verbygegaan het, het Gideon beduidende verbeterings in sy neurologiese toestand begin toon. Herinneringe het steeds teruggekeer, sommige duidelik, ander gefragmenteerd, maar wat 'n toenemend volledige mosaïek van sy identiteit gevorm het. Maand na die eerste ontmoeting het Miller die volgende stap in die herintegrasieproses voorgestel, 'n eksperimentele besoek aan die Herehuis in Sandhurst. Ons glo dat om in die gesinsomgewing te wees, uiters voordelig vir geherstel kan wees, het hy tydens 'n vergadering met Martinus verduidelik. Natuurlik met alle voorsorgmaatreëls en sielkundige begeleiding. Martinus het onmiddellik ingestem en die voorbereidings het begin. Die huis is sorgvuldig georganiseer om Gideon te ontvang. Sy kamer, wat vir 2 jaar ongeskonde bewaar is sagkens aangepas om 'n onmiddellike emosionele oorlading te vermy. Tannie Sunny, ingelig oor die wonderbaarlike situasie, kon skaars haar trane bedwing terwyl sy met die voorbereidings gehelp het. Die aand voor die besoek was Gerard so opgewonde dat hy skaars kon stil sit. Dink pappa, hy sal van die kamer hou. Moet ek dalk van die plakkate afhaal om hom nie te oorweldig nie? En die fotoalbums, waar moet ek dit los? Martinus het geglimlag en probeer om sy seun te kalmeer. Alles is perfek, Gerard. Die belangrikste is dat hy welkom voel, nie onderdruk nie. Ons sal hom op sy eie pas laat verken. Daardie aand, voor hy gaan slaap het Martinus na Gideon se ou kamer gegaan, nou voorberei om hom weer te ontvang. Hy het op die netjies opgemaakte bed gaan sit en rondgekyk, die speelgoed wat op die rakke georganiseer is, die gunstelingboeke op die rak, die aardbol wat die seuns gebruik het om denkbeeldige reise te beplan. Ons bring hom terug huis toe, Helena, het hy vir die stilte van die kamer gefluister, asof sy vrou hom kon hoor. Ons seun kom terug huis toe.
Die oggend van Gideon se eerste besoek aan die Herehuis in Sandhurst het aangebreek met 'n volmaakte blou lig, asof die heelal self saamgesweer het om die dag spesiaal te maak. Martinus het voor die wekker wakker geword, 'n mengsel van angs en verwagting wat sy hart vinniger laat klop het. Hy het Gerard reeds wakker gevind, besig om vir die 3de keer die speletjies in die toekamer te organiseer. Dink pappa, hy sal videospelletjies wil speel. Het die seun gevra en senuweeagtig die beheerders op die tafel aangepas. Miskien het hy vergeet hoe om te speel. As hy vergeet het, kan jy hom weer leer, het Martinus geantwoord en deur sy seun se hare gevryf. Die belangrikste is om nie te veel verwagtinge te skep nie. Vandag is net 'n kort besoek, onthou. 'n Paar uur vir hom om aan die omgewing gewoon te raak. Gerard het geknik, alhoewel dit duidelik was dat hy skaars sy opgewondenheid kon bedwing. Martinus het homself, nie vir die eerste keer nie, afgevra hoe 'n kind van slegs 12 jaar soveel krag en volwassenheid kon toon te midde van omstandighede wat baie volwassenes sou laat verkrummel. Tannie Sunny het haarself oortref deur die tweeling se gunsteling ontbyt voor te berei, pannekoek met sjokoladestroop en vars vrugte. Die tafel is vir 4 mense gedek, 'n gewoonte wat die huishoudster na die tragedie laat vaar het, maar wat nou as 'n simbool van vernuwing herleef het. Alles is perfek, Sunny, het Martinus die vrou gerusgestel toe hy sien hoe sy vir die 5de keer nagaan of die pannekoek net reg is. Hy sal mal daaroor wees. Teen 10:00 die oggend het die hospitaal se motor aangekom met Gideon, vergesel deur Marina. Martinus en Gerard het by die ingang van die huis gewag en probeer om hul kalmte te bewaar ten spyte van die warboel van emosies. Gideon het stadig uit die motor geklim, sy oë wat die fasade van die Herehuis met 'n uitdrukking van intense konsentrasie deursoek het. Martinus het daardie blik herken, dit was dieselfde een wat hy getoon het wanneer fragmente van herinnering begin opduik het. Ek ken hierdie huis, het die seun gemompel en 'n paar huiwerige tree na die ingang gegee. Die boom, hy het na die imposante sipres gewys wat 'n deel van die tuin oorskadu het. Ek het daaruit geval. Martinus het geknik, ontroer om te besef dat Gideon dieselfde herinnering herleef het wat hy tydens hul eerste betekenisvolle gesprek genoem het. Ek het my arm gebreek, het Gideon voortgegaan, nou na die boom gestap asof gelei deur 'n onsigbare kaart in sy gedagtes. Jy het my binne gedra en om hulp geskree. Mamma het uit die kombuis gehardloop, haar wit voorskoot. Dit was 'n kristalhelder herinnering, volledig in sy besonderhede. Martinus en Gerard het emosionele blikke uitgeruil, terwyl Marina met professionele belangstelling toegekyk het en geestelike aantekeninge gemaak het oor die proses van geheueherstel. Kom ons gaan in, het Martinus saggies genooi en sy hand uitgestrek. Gideon het slegs vir 'n oomblik gehuiwer voordat hy dit aanvaar het en saam met hulle na die huis gestap. In die voorportaal het hy weer stilgehou, sy oë wat die omgewing deurkruis het soos 'n kamera wat elke detail registreer. Hy het vir 'n lang oomblik stilgestaan voor die vleuelklavier wat 'n prominente plek in die sitkamer ingeneem het. Dit was mamma se, het hy gesê, nie as 'n vraag nie, maar as 'n stelling. Ja, het Martinus bevestig. Sy het elke aand gespeel. Gideon het nader aan die instrument gestap en sy vingers liggies oor die sleutels laat gly sonder om dit te druk, in 'n eerbiedige streeling. Toe, tot almal se verbasing, het hy op die bankie gaan sit en, na 'n oomblik van huiwering, 'n eenvoudige, maar perfek herkenbare melodie begin speel, die eerste note van Chopin se Nocturne in Emol Majeur, Helena se gunstelingsstuk. Jy speel, het Gerard uitgeroep met oop mond. Gideon het opgehou en gelyk of hy net so verbaas soos sy broer was. Ek het nie geweet ek kan dit doen nie. Mamma het ons 'n paar maande voor die Gerard het gehuiwer, onseker hoe om na die ongeluk te verwys. Voordat jy hospitaal toe is, begin leer. Jy het vinniger as ek geleer. Die besoek het voortgegaan met 'n geleidelike verkenning van die huis. Met elke nuwe vertrek het meer fragmente van herinnering na vore gekom. In die kombuis het Gideon Tannie Sunny onmiddellik herken, tot die vreugde van die huishoudster, wat nie haar trane kon bedwing terwyl sy die peselhappie bedien het wat sy met soveel liefde voorberei het nie. Jy het my altyd skelm sjokolade gegee, het Gideon met 'n skaamglimlag gesê. Selfs toe pappa gesê het ek mag nie. Tannie Sunny het deur haar trane gelag, verheug om onthou te word. En ek het steeds 'n geheime voorraad net vir julle, my engeltjie. Die mees delikate oomblik het aangebreek toe hulle na die 2de verdieping gegaan het, waar die slaapkamers was. Marina het voorgestel om dit vir laaste te los, ingeval Gideon moeg of emosioneel oorweldig was.
Maar die seun het 'n verrassende veerkragtigheid getoon en elke nuwe ontdekking met 'n mengsel van nuuskierigheid en groeiende herkenning geabsorbeer. In die gang het hy stilgehou voor die deur van 'n kamer wat toegebly het, Helena sin. Martinus het gevoel hoe sy hart toetrek. Daardie deur is sedert die tragedie selde oopgemaak, die kamer byna soos 'n heiligdom bewaar. Dit was mamma in jou kamer, nee? Het Gideon saggies gevra. Ja, het Martinus geantwoord, sy stem byna swak. Gideon het nie aangedring om in te gaan nie, en het 'n intuïtiewe sensitiwiteit vir die emosionele grense van die oomblik getoon. In plaas daarvan het hy na die volgende deur gegaan, wat Gerard met 'n teatrale gebaar oopgemaak het. Ons kamer, het hy aangekondig en eerste ingegaan om plek vir sy broer te maak. Gideon het stadig ingekom, sy oë wat elke sentimeter van die gedeelde ruimte deursoek het. Die twee beddens, die rakke met boeke en speelgoed, die plakkate teen die mure, die miniatuurvliegtuie wat aan die plafon hang, alles het gelyk of dit vonke van herkenning in sy oë aansteek. My bed is die een aan die linkerkant, het hy gesê en sonder huiwering direk daarna gestap. Want ek was bang vir die kas as dit donker was, en hierdie bed is verder daarvan af. Gerard se oë het groot geword, beïndruk deur die presisie van die herinnering. Presies. En ek het altyd gesê dis simpel om bang te wees, maar snags het ek ook na die kas gekyk, net om seker te maak. Die twee het gelag en die kinderlike vertroulikheid gedeel, asof hulle nooit geskei was nie. Martinus het van die deur af toegekyk en 'n byna onbeskryflike emosie gevoel. Dit was soos om 'n wonderwerk voor sy oë te sien gebeur, nie net die fisiese terugkeer van Gideon nie, maar die geleidelike heropbou van sy identiteit, sy geskiedenis, sy plek in die familie. Die res van die middag het in 'n voortdurende verkenning verbygegaan, met Gerard as 'n entoesiastiese gids, wat voorwerpe uitgewys en stories wat daarmee verband hou, vertel het. Gideon het soms die herinneringe bevestig, en soms met nuuskierigheid geluister na gebeure wat hy nog nie kon onthou nie. In 'n oomblik van rus, terwyl die seun se boks ou speelgoed verken het, het Marina nader aan Martinus gekom. Sy vordering is werklik merkwaardig, het sy in 'n lae stem opgemerk. Die tempo van geheurstel is ver bo wat ons selfs in die mees optimistiese scenario's kon verwag. Wat beteken dit vir die herintegrasieplan? Het Martinus hoopvol gevra. Ek dink ons kan oorweeg om die proses te bespoedig. Sy het geglimlag. Hierdie huis, sy broer I. Alles werk as 'n kragtige katalisator vir sy herstel. As ons aanhou om hierdie positiewe patroon waar te neem, kan ons dalk oor 'n paar weke begin dink aan langer besoeke, miskien selfs dat hy die nag hier deurbring. Dit was meer as wat Martinus gewaag het om te hoop. Die idee om Gideon permanent by die huis terug te hê, nadat hy hom so lank as verlore beskou het byna onwerklik in sy volmaaktheid gelyk. Toe dit tyd was vir Gideon om na die hospitaal terug te keer, was die afskeid moeilik, maar versag deur die belofte van 'n nuwe ontmoeting binne 'n paar dae. In die motor op pad terug na die hospitaal, het Gideon vir 'n lang tyd stil gebly en die intense ervarings van die dag verwerk. Miller sê ek was baie gelukkig, het hy uiteindelik gesê en die stilte gebreek. Dat baie mense met geheueverlies nooit hul herinneringe ten volle herwin nie. Jy was altyd spesiaal, Gideon, het Marina met 'n sagte glimlag geantwoord. Ek dink jou storie begin nou eers herskryf word. Die volgende weke het 'n konstante stroom van vordering gebring. Die besoeke aan die Herehuis het meer gereeld en langer geword. Gideon het aan gesamentlike terapeutiese sessies met Gerard begin deelneem, wat die band tussen die broers versterk het terwyl hulle gewerk het aan die verwerking van die gedeelde trauma, alhoewel dit op sulke verskillende maniere ervaar is. 2 maande na die eerste besoek aan die huis het Miller 'n vergadering met Martinus belê om die volgende stappe te bespreek. Al die aanwysers is uiters positief, het hy verklaar en die notas op sy tablet nagegaan. Die fisiese herstel is feitelik voltooi. Neurologies is daar nog 'n paar beperkings in fyn motoriese vaardighede, maar niks wat voortgesette fisioterapie nie kan oplos nie. Wat geheue betref, was die vordering buitengewoon, alhoewel daar steeds beduidende leemtes is. En emosioneel? Het Martinus gevra, want dit was die aspek wat hom die meeste bekommer het. Verrassend stabiel gegeewe alles waardeur hy gegaan het. Miller het geglimlag. Die herverbinding met U en Gerard was fundamenteel vir sy emosionele balans. Dit is asof elke herwonne fragment van herinnering, elke oomblik wat met die familie gedeel word, sy sin van identiteit en sekuriteit versterk. So, wat sê ons?
Ons sê, meneer Van Wyk, dat dit tyd is vir Gideon om huis toe te kom permanent. Die woorde het soos 'n seëning in die lug gehang. Martinus het 'n paar oomblikke nodig gehad om die volle betekenis daarvan te absorbeer, die hoop wat hy maande lank versigtig gekoester het, wat uiteindelik werklikheid geword het. Is hy gereed? Is ons gereed? Geen oorgang van hierdie aard is heeltemal sonder uitdagings nie. Daar sal aanpassings wees, moeilike oomblikke, miskien selfs tydelike terugslae. Der Miller het stil gebly. Maar ja, ons glo dit is die regte tyd. Gideon moet sy lewe herbou, en die beste plek daarvoor is binne die boesem van sy familie. Die plan is vir die volgende week opgestel. Gideon sou 2 nagte in die Herehuis deurbring as 'n finale toets voor die definitiewe ontslag. Gereelde besoeke aan die hospitaal sou gereël word vir mediese opvolg, en die terapie sou voortgaan, nou gefokus op herintegrasie in die normale lewe. Toe Martinus die nuus aan die seuns vertel, was die reaksie presies soos hy verwag het, Gerard het in vieringe uitgebars, terwyl Gideon met 'n meer ingetoe, maar ewe diep vreugde geglimlag het. Saam het hulle begin beplan hoe hulle die kamer sou herorganiseer, watter speletjies hulle snags sou speel, watter flieks hulle oor naweke sou kyk. Die aand voor die permanente skuif het Martinus homself weer bevind terwyl hy die tweeling se kamer bekyk, nou lewendig met die energie van 2 kinders wat, teen alle verwagtinge, die pad terug na mekaar gevind het. 'n Idee het in sy gedagtes opgekom, 'n gebaar wat dalk sou help om die sirkel te voltooi, om die verlede te eer terwyl hulle die toekoms omhels. Die volgende oggend, voordat hy Gideon by die hospitaal gaan haal het, het hy aan Gerard voorgestel. Seun, wat dink jy, voordat ons Gideon huis toe bring, gaan ons eers na 'n belangrike plek. Ons 3 saam. Gerard het onmiddellik verstaan en plegtig geknik. Dink pappa hy is gereed daarvoor? Ek dink ons almal is. Later daardie dag, nadat al die ontslagdokumentasie by die Sterretjie Hospitaal afgehandel is, het Martinus 'n ander roete as gewoonlik gery. Gideon, op die agterste sitplek langs sy broer, het die verandering van roete opgemerk. Gaan ons nie huis toe nie. Ons maak eers 'n draai, het Martinus verduidelik en 'n betekenisvolle blik met Gerard deur die trispieël uitgeruil. Toe die motor deur die hekke van die Westpark begraafplaas, een van Johannesburg se mooiste en mees boomryke begraafplase, gery het, het Gideon stil geword. Dit was nie nodig om te verduidelik waar hulle was of hoekom nie. Sommige herinneringe, selfs die pynlikste, het in die afgelope weke teruggekeer, insluitend fragmente van die tydperk onmiddellik na die ongeluk. Hulle het saam met 'n laan gestap wat deur jacarandas in volle blom oorskadu is, die grond besaai met klein perskolletjies. Gerard het sy broer se hand stewig vasgehou, asof hy bang was dat hy enige oomblik kon verdwyn. Voor die wit marmer grafsteen met die naam Helena van Wyk het die 3 stilgehou. Martinus het die boswit lelies wat hulle gebring het, haar gunsteling blomme, daarop geplaas. Julle ma was die mees buitengewone persoon wat ek ooit geken het Martinus gesê, sy stem gebroke maar ferm. Sy het ons die ware betekenis van familie, van onvoorwaardelike liefde geleer. En ek is seker dat, waar sy ook al is, sy verheug is dat ons die pad terug na mekaar gevind het. Gideon het die grafsteen met 'n komplekse uitdrukking dopgehou, hartseer, ja, maar ook 'n soort rustige aanvaarding. Soms, wanneer ek klavier speel, het hy saggies gesê, voel dit asof sy daar is en my vingers lei. Dit is asof 'n deel van haar nog by my is, binne in my. Sy is, het Gerard bevestig en sy broer se hand gedruk. In ons almal. Hulle het vir 'n paar minute daar gestaan, in respekvolle stilte, elkeen verdiep in sy eie herinneringe en refleksies. Toe, asof hulle op 'n onsigbare teken reageer, het hulle gelyktydig omgedraai om na die motor terug te keer. Kom ons gaan huis toe, het Martinus gesê en sy seuns om die skouers omhels. Ons huis. Die pad terug na die Herehuis in Sandhurst is in 'n gemaklike stilte afgelê, net af en toe onderbreek deur opmerkings van die seuns oor plekke waar hulle verbygery het of planne vir die aand. By hul aankoms het Tannie Sunny hulle by die ingang ingewag, haar gesig verlig deur 'n verwelkomende glimlag. Welkom terug, Gideon, het sy gesê en hom hartlik omhels. Hierdie keer om te bly. Die huis het nou anders gevoel, asof dit uit 'n lang winterslaap ontwaak het. Martinus het toegekyk hoe sy seuns die trappe ophardloop, hul stemme en gelag wat die ruimtes vul wat so lank deur stilte en pyn oorheers is. In die sitkamer het hy stilgestaan voor die foto van Helena wat hy op die kaggel gehou het. Haar glimlag, in tyd gevries, het nou gelyk of dit nie net verlange oordra nie, maar ook 'n soort stille goedkeuring.
Ons het dit reg gekry, Helena, het Martinus gemompel en die raam saggies aangeraak. Ons familie is weer saam. Nie op dieselfde manier nie, nie volledig soos voorheen nie. Maar ons gaan vorentoe, soos jy altyd wou hê ons moes. Bo het die seuns reeds die videospelletjie aangeskakel en was luidrigtig besig om 'n vertele resies te jaag. Die lewe met al sy onvoorspelbaarheid, tragedie en skoonheid het voortgevloei. En vir die eerste keer in 2 jaar het Martinus gevoel dat hulle uiteindelik saam die stroom navigeer, nie net daardeur meegesleer word nie. Gideon se herstelreis was nog lank nie verby nie. Daar sou nog baie terapiesessies wees, rehabilitasieoefeninge, oomblikke van verwarring wanneer herinneringe weier om perfek in te pas. Die heraanpassing by die skool, die herontmoeting met ou vriende, die geleidelike heropbou van sy identiteit, dit alles het beduidende uitdagings op die horison voorgestel. Maar nou sou hulle dit alles as 'n familie die hoof bied. 'n Familie wat deur die noodlot versplinter is, geskei deur die chaos van 'n tragedie en herenig deur 'n onwaarskynlike wonderwerk wat rasionele verklaringe getrotseer het. Terwyl hy die trappe opgestap het om by sy seuns aan te sluit, het Martinus nagedink oor die wrede en kosbare lesse wat die afgelope 2 jaar hom geleer het. Die broosheid van die lewe, die belangrikheid daarvan om elke gedeelde oomblik te waardeer, die menslike vermoë tot aanpassing en weerstand te midde van die ergste teëspoed. En bo alles die transformerende krag van liefde, die wat bly staan selfs wanneer alle ander sekerhede verkrummel. In die seuns se kamer het Gideon en Gerard die videospelletjie vir 'n oomblik laat staan en was hulle oor 'n ou fotoalbum gebuig, lachend en kommentaar lewerend op beelde van toe hulle jonger was. "Kyk hierdie een," het Gerard uitgeroep en na 'n foto van hulle op 6-jarige ouderdom gewys, albei met narneuse en skewe glimlagte as gevolg van verlore melktande. "Hoe belaglik." Gideon het gelag, maar sy oë het geblink van die plesier van herkenning. "Haai, ek onthou hierdie dag. Dit was op Pieter se verjaarsdag, nee. Dit was? Jy het onthou." Martinus het die toneel van die deur af dopgehou, sy hart oorlopends toe van 'n emosie wat verder as geluk gegaan het. Dit was dankbaarheid, suiwer en eenvoudig, vir die tweede kans wat aan hulle gegee is. Nie net om Gideon terug te hê nie, maar om die pa te wees wat sy seuns verdien het, die pa wat Helena altyd geweet het hy kon wees. Die lewe het hom op die hardste manier geleer dat niks gewaarborg is nie, dat alles in 'n oogwink kan verander. Maar dit het hom ook gewys dat, soms, wanneer ons dit die minste verwag, wonderwerke gebeur. En dat, selfs in die donkerste omstandighede, daar altyd die moontlikheid van 'n nuwe begin is, van genesing, van die pad terug huis toe vind. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop dat die emosionele reis van die Van Wyk familie julle harte geraak het. Om voort te gaan om ewe boeiende en diepgaande stories soos hierdie te volg, het ons 'n spesiale snitlys voorberei wat die kompleksiteite van familiebande en die krag van liefde te midde van die mees onverwagte teëspoed verken. Vind hierdie spesiale inhoud deur aan die linkerkant te klik.